Op die koue strate van Kaapstad het 'n arm meisie geleer dat om iemand te vertrou jou lewe kon kos. Maar op 'n reënerige aand het die geluid van 'n desperate pleidooi al haar reëls laat verbreek. Tussen trane en vrees het 'n beseerde seun gefluister: "Asseblief, moenie my seermaak nie, ek kan nie loop nie." Sy het dit nie geweet nie, maar daardie hulpelose seun was die verlore seun van 'n miljoenêr, en om hom te red sou albei se lot vir ewig verander. Die reën het genadeloos oor Kaapstad geval daardie winteraand. Die dik druppels het op die asfalt van Adelaide-straat weerkaats en 'n melancholiese simfonie geskep wat gemeng het met die konstante geraas van motors. Tussen die haastige voetgangers wat skuilings gesoek het, 'n klein silhouet behendig beweeg, feitelik onsigbaar vir die onoplettende blikke van verbygangers. Rachel was maar 8 jaar oud, maar haar donkerbruin oë het die wysheid gedra van iemand wat al veel meer beleef het. Haar krullerige, donker en deurmekaar hare was versteek onder 'n verslete mis wat sy in die vullis van 'n afdelingswinkel gevind het. Die klere, groter as haar skraal liggaam, was 'n skenking van 'n dame wat in 'n bakkery naby Groentemarktplein gewerk het. 2 jaar lank het Rachel op die strate van Kaapstad gewoon. Sy is uit haar laaste aannemingsgesin gesit omdat sy te veel moeilikheid was. Die woorde het nog in haar gedagtes weerklink, saam met die gevoel van verwerping wat reeds haar konstante metgesel geword het. Sedertdien het sy 3 fundamentele reëls geleer om te oorleef: bly onopgemerk, moenie met ander se probleme inmeng nie, en moet nooit ooit enigiemand vertrou nie. Rachel het elke steeg, elke verlate gebou, elke plek geken waar sy kos of tydelike skuilings kon vind. Daardie aand het sy vinnig deur die deurnatte strate geloop, met die duidelike doel om haar huidige skuilplek te bereik, 'n ou verlate pakhuis agter 'n buitebedryffabriek in die Woodstock-distrik. Sy het 'n pad oor die dak gevind wat haar toegang gegee het tot 'n klein kamertjie agter, waar sy haar min besittings gehou het, 'n dun kombers, 'n klein versameling kleurvolle klippe wat sy versamel het, en 'n ou rugsak met 'n paar klere. Die meisie het na 'n minder besige straat afgewyk, 'n kort pad geneem wat deur nou steegies tussen ou geboue gegaan het. Dit was 'n gevaarlike pad vir die meeste mense, maar vir Rachel was dit net nog 'n ontsnappingsroete. Sy het elke sentimeter van daardie steegies geken, elke moontlike skuilplek, elke nooduitgang. Dit was toe sy amper by haar bestemming aangekom het dat Rachel iets anders gehoor het, 'n geluid wat in die stedelike simfonie uitgestaan het. 'n Laag gekerm, byna onhoorbaar onder die geraas van die reën. Haar eerste instink was om te ignoreer. Moenie met ander se probleme inmeng nie, het sy geestelik herhaal. Maar iets in daardie geluid het haar voete laat stilstaan. Versigtig het Rachel die oorsprong van die geluid genader. In 'n donker steeg, gedeeltelik verlig deur die geel lig van 'n verafpaal, het sy 'n figuur gesien. Dit was 'n seun, dalk 'n paar jaar ouer as sy, wat oor die nat sypaadjie gekruip het. Sy klere was geskeur, sy liggaam bedek met kneusplekke, en sy bene het gelyk asof dit nie op sy bevele reageer nie. Rachel het onbeweeglik gestaan en van ver af gekyk. Die seun het haar teenwoordigheid nie opgemerk nie, te veel gekonsentreer op sy eie lyding. Sy moes omdraai, voorgee sy het niks gesien nie, na haar skuilings gaan. Dit is wat haar ervaring op straat haar gesê het om te doen. Dit is wat haar oorlewing vereis het. Maar sy kon nie. Iets in daardie toneel het haar daar vasgevang. Dalk was dit die duidelike wanhoop in die seun se bewegings, of dalk was dit die feit dat hy haar op een of ander manier aan haarself herinner het, kwesbaar, alleen, besig om teen 'n te groot wêreld te veg. Met stadige en berekende tree het Rachel nader gekom. Die seun, wat die teenwoordigheid gevoel het dadelik teen die klam muur van die steeg ineengekrimp, sy oë groot van terreur. "Asseblief, moenie my seermaak nie," het hy gesmeek, sy stem bewende van vrees en pyn. "Ek kan nie loop nie." Rachel het onbeweeglik gestaan, verbaas oor die reaksie. Sy 'n klein, skraal kind, wat soveel terreur in iemand veroorsaak. Wat kon met daardie seun gebeur het sodat hy so bang was? "Ek sal jou nie seermaak nie," het sy gesê en afstand gehou. "Wat het met jou gebeur?" Die seun het gehuiwer, sy groen oë het Rachel met wantroue bestudeer. Dit was duidelik dat hy nie gewoond was om op straat te woon nie. Sy klere, al was dit geskeur en vuil, was van goeie gehalte. Sy manier van praat, selfs in paniek, het 'n formele opvoeding verraai. Dit was 'n seun van voorregte, nou gereduseer tot kruip in 'n donker steeg. Ek het geval," het hy uiteindelik geantwoord, 'n vanselfsprekende leuen wat Rachel onmiddellik herken het. Sy het die toon van halwe waarhede al te goed geken, het dieselfde toon talle kere gebruik. "Waar woon jy?" het Rachel gevra, steeds afstand gehou.
Ek kan nie huis toe gaan nie, het die seun geantwoord, sy oë skielik vol trane. Hy sal my vind. Daardie woorde het iets in Rachel wakker gemaak. Sy kon ook nie huis toe gaan nie, sy het nie een gehad nie. En sy het die betekenis van daardie rye belaai met vrees perfek verstaan. Sy het hierdie vrees geken, hierdie behoefte om te vlug, om weg te kruip. Teen al haar oorlewingsinstinkte in, teen al die reëls wat sy vir haarself opgestel het Rachel nog 'n stap vorentoe geneem. Wat is jou naam? Lukas, het hy geantwoord, sy stem byna 'n fluistering. Ek is Rachel, het sy gesê. Het jy hulp nodig om iewers te kom? Lukas het sy kop negatief geskit, die trane het nou vrylik oor sy gesig geloop. Ek het nêrens heen om te gaan nie. My bene werk nie reg nie. Ek kan nie loop nie. Rachel het na die seun se bene gekyk. Selfs in die minlig was dit moontlik om te sien dat daar iets fout was met hulle het te broos gelyk, en die posisie waarin hulle was nie natuurlik nie. Wat het met jou bene gebeur, het sy gevra. Ek het 'n siekte, het Lukas verduidelik, sy stem bewende. Hulle word al hoe swakker. En nou ek het uit 'n venster geval terwyl ek probeer ontsnap het. Die melding van die ontsnapping het Rachel se vermoedens bevestig. Waar Lukas ook al vandaan gekom het, dit was nie veilig vir hom nie. En nou was hy daar in die reën, onbeweeglik, volkome kwesbaar. Besluit moes geneem word. Rachel kon eenvoudig weggaan, na haar skuiling gaan, Lukas agterlaat. Dit sou nie die eerste keer wees dat sy mense in nood die rug toekeer nie. Op straat het om ander te help beteken om haarself in gevaar te stel. En haar eerste reël was duidelik, moenie met ander se probleme inmeng nie. Maar iets in daardie seun, in sy groen oë vol terreur en wanhoop, het haar verhinder om hom te verlaat. Dalk was dit die feit dat hy so heeltemal verlore gelyk het, so buite sy element. Of dalk, net dalk, was dit omdat niemand gestop het om haar te help toe sy alleen en bang was nie. Ek het 'n plek, het Rachel uiteindelik gesê en haar besluit geneem. Dis nie veel nie, maar dis droog en niemand sal jou daar vind nie. Lukas se oë het groot geword van skok en ongeloof. Jy sal my help. Hoekom? Dit was 'n regverdige vraag, een wat Rachel haarself ook afgevra het. Hoekom hierdie vreemdeling help? Hoekom jouself in gevaar stel? Hoekom jou eie reëls verbreek? Omdat dit reën, het sy eenvoudig geantwoord, asof dit alles verduidelik het. En dalk het dit 'n daad van basiese menslikheid in 'n wêreld wat vergeet het wat dit beteken. Versigtig het Rachel Lukas bekyk. Hy was groter as sy, swaarder, maar daar was geen alternatief nie. Met moeite het sy die seun gehelp om op haar skouers te leun, deel van sy gewig ondersteun. Dit sal moeilik wees, het Rachel erken. My skuilplek is nie naby nie, en daar is 'n leer om te klim. Ek sal probeer, het Lukas beloof, sy stem nou 'n bietjie fermer. My bene hulle werk nie goed nie, maar my arms is sterk. Die pad was stadig en pynlik. Met elke stap het Lukas van pyn gekerm, maar nie gekla nie. Rachel, ten spyte van haar klein grootte, het 'n verrassende krag getoon, dieselfde krag wat haar 2 jaar lank op straat aan die lewe gehou het. Hulle het verskeie kere gestop om te rus, skuiling gesoek onder afdakke en by gebou-ingange om hulself teen die genadeloose reën te beskerm. Gedurende hierdie pauses het Rachel Lukas met nuuskierigheid dopgehou. Hy was 'n raaisel vir haar, 'n seun wat duidelik met gemak en voorregte grootgemaak is, nou op die vlug, beseer, sy lewe toevertrou aan 'n straatmeisie wat hy pas ontmoet het. Hoekom is jy op straat, het Lukas gedurende een van hierdie pauses gevra, sy asemhaling nog steeds moeilik van die inspanning. Rachel het gehuiwer. Sy was nie gewoond om oor haarself te praat nie, oor haar verlede. Maar iets in Lukas se kwesbaarheid het haar verdediging laat sak, al was dit net 'n bietjie. Niemand wou my hê nie, het sy uiteindelik geantwoord en haar skouers opgetrek asof dit nie saak maak nie. Die laaste gesin het gesê ek was te veel moeilikheid. Toe het ek gevlug voordat hulle my teruggestuur het. Lukas het haar aangekyk met 'n mengsel van skok en begrip. My stiefpa het ook gesê ek was te veel moeilikheid, het hy saggies beken. Dat ek 'n las was. Nutteloos. Daardie woorde het 'n onmiddellike verbintenis tussen die twee geskep, die band van die verworpenes, die ongewenstes, diegene wat as 'n te veel moeilikheid beskou is om liefde of sorg te verdien. Na byna 'n uur se stadige en pynlike stap het hulle uiteindelik by Rachel se skuilplek aangekom. Soos sy gesê het, dit was nie veel nie, 'n verlate pakhuis, met lekkasies op verskeie plekke van die dak en 'n volgehoue mevreek.
Maar dit was afgesonder versteek vir die oë van die stad en het beskerming gebied teen die ergste van die reën en die koue. Met moeite het Rachel Lucas gehelp om teen die buiteleer op te klim, 'n wankelrige konstruksie wat na 'n gebreekte venster op die tweede verdieping gelei het. Die klim was 'n pyniging vir die seun, wat sy nuttelose bene trap vir trap moes sleep, hoofsaaklik die krag van sy arms gebruik het. Binne die pakhuis het Rachel Lucas na haar hoek gelei, waar daar 'n ou matras was bedek met haar enigste kombers. Versigtig het sy die seun gehelp om te gaan lê, opgemerk hoe hy van pyn gebewe het met elke beweging. Jy is beseer, het Rachel opgemerk, die kneesplekke gesien wat Lucas se arms en gesig bedek het. Wat het regtig gebeur? Lucas het sy oë toegemaak, asof die herinnering te pynlik was om te konfronteer. Ek het probeer vlug, het hy uiteindelik erken. Dit was nie die eerste keer nie. My stiefpa, hy het nie daarvan gehou nie. Daardie eenvoudige sin het 'n wêreld van implisiete lyding bevat, een wat Rachel, ten spyte van haar jeugtige ouderdom, perfek verstaan het. Het hy jou geslaan? Lucas het geknik, onvermoond om Rachel in die oë te kyk. Hy doen dit altyd as ek probeer vlug. Hierdie keer was dit erger omdat ek het probeer hulp vra by die skool. Toe het hy my daaruit gehaal, gesê hy sal my tuis leer. Lucas het gesluk. Daar was geen onderrig nie, net opgesluit in die kamer bly. Rachel het langs hom gaan sit, haar klein gesig ernstig. Hoekom het jy vir niemand gesê nie, 'n onderwyser, 'n polisieman? Lucas het 'n bitter lag gegee, verbasend volwasse vir iemand so jonk. Wie sou my glo? My stiefpa is, hy lyk perfek verander. Beleefd, goed gekleed, respekabel. Hy het gesê ek het geestesprobleme, dat ek dinge uitdink. En nadat my ma, sy stem het gebreek. Nadat sy weg is, was daar niemand om my te verdedig nie. Die melding van die afwesige ma het 'n skaduwee oor Lucas se oë gebring, 'n pyn wat verder gegaan het as die fisiese beserings. Rachel, wat haar eie ma nooit geken het nie, het nie geweet hoe om hierdie spesifieke pyn te vertroos nie. In plaas daarvan het sy gedoen wat sy die beste geweet het, om prakties te wees. Is jy honger? Die eenvoudige vraag het Lucas blykbaar verras, wat skaam geknik het. Rachel het haar rugsak geneem en 'n klein papierpakkie daaruit gehaal. Binne was die helfte van 'n toebroodjie wat sy vroeër daardie dag gekry het, versigtig bewaar vir haar aandete. Sonder huiwering het sy die toebroodjie in 2 gedeel en die grootste deel vir Lucas aangebied. Dis nie veel nie, het sy gesê, maar dit sal help. Lucas het na die stuk toebroodjie gekyk met 'n mengsel van honger en verleentheid. Ek kan dit nie aanvaar nie. Dis jou kos. Ek verdeel dit, het Rachel eenvoudig geantwoord. Op straat is dit soms al wat ons kan doen. Die min wat ons het, verdeel. Lucas het met teesin die toebroodjie aanvaar en dit stadig geëet, elke happie gesmaak. Rachel het dieselfde gedoen met haar porsie, die min happies wat sy gehad het, rantsoen. Terwyl hulle in stilte geëet het, het die reën buite bly val, wat 'n watergordyn geskep het, wat daardie klein toevlugsoort nog meer van die buitewêreld afgesonder het. Nadat hulle die geïmproviseerde maaltyd klaargemaak het, het Rachel opgemerk dat Lucas gebewe het, van koue, van koors, van vrees, dalk van al 3. Jy moet rus, het sy gesê en haar kombers oor hom uitgesprei. Môre dink ons oor wat om te doen. En jy, het Lucas gevra en opgemerk dat Rachel sonder kombers was. Ek is gewoond aan die koue, het sy gelieg en haar skouers opgetrek. In werklikheid was die winteraande in Kaapstad wreed vir diegene wat op straat gewoon het, maar sy het erger oorleef. Toe die eerste lig van die oggend deur die krake van die dak insluip, was Rachel reeds wakker. In werklikheid het sy skaars geslaap, verdeel tussen die konstante waaksaamheid wat die lewe op straat vereis het en die besorgdheid oor haar nuwe metgesel. Lucas het die nag onrustig deurgebring, sy vel warm van koors, onsamehangende woorde gemompel gedurende sy slaap. Nou, in die daglig, kon Rachel die seun se toestand beter sien. Lucas was bleek met diep donker kringe onder sy oë. Die kneesplekke op sy gesig en arms het skakerings van pers en geel aangeneem, wat aandui dat dit nie onlangs was nie. Die klere wat Rachel die vorige aand van goeie gehalte gehad het, was meer verslete as wat sy aanvanklik gedink het. Meer kommerwekkend was egter sy bene. Selfs sonder mediese kennis kon Rachel sien dat daar iets ernstig fout was. Hulle het te dun gelyk, asof die spiere verdwyn en die posisie waarin hulle was toe Lucas hulle nie aktief beheer het nie, was vreemd, byna onnatuurlik.
Lukas het stadig wakker geword, sy groen oë het 'n paar sekondes geneem om op die omgewing rondom hom te fokus. Vir 'n kort oomblik was daar paniek in sy blik, die instinktiewe vrees om op 'n vreemde plek wakker te word. Toe hy Rachel naby hom sien sit, het sy uitdrukking 'n bietjie ontspan. "Goeiemôre," het hy gesê, sy stem ees. "Jy het koors," het Rachel geantwoord, direk soos altyd. "En jy het 'n dokter nodig vir jou bene." Lukas het probeer sit en 'n pynlike grimas gemaak. "Ek kan nie hospitaal toe gaan nie. Hy sal my vind." Rachel het op haar lip gebyt, nadenkend. In haar 2 jaar op straat het sy geleer om amptelike instellings te vermy, hospitale, regeringsskuilings, polisiestasies. Plekke waar vrae gevra sou word, waar sy die risiko sou loop om teruggestuur te word na die stelsel. Maar Lukas se situasie was anders. Hy het mediese hulp nodig gehad. "Ek ken 'n plek," het sy uiteindelik gesê. "'n Gemeenskapskombuis hier naby. Daar is 'n non wat mense soos ons help. Soms is daar vrywillige dokters daar." Die melding van eksterne hulp het Lukas sigbaar laat ineenkrimp. Wat as hulle die owerhede bel? Wat as hulle glo en nie my nie? Lukas se stem het gebewe van vrees. "My stiefpa is baie oortuigend, Rachel. Hy laat mense glo ek het geestesprobleme, dat ek stories uitdink." Rachel het daardie vrees verstaan. Sy self is as 'n problematies en leenaar 'n bestempel toe sy probeer verduidelik het hoekom sy nie by aannemingsgesinne aangepas het nie. Volwassenes het ander volwassenes geglo, nie kinders nie. "Suster Cornelia is anders," het Rachel volgehou. "Sy het my 'n paar keer gehelp, nooit te veel gevra nie, nooit probeer om my na 'n skuiling te neem toe ek gesê het ek wil nie gaan nie." Lukas het nog steeds gehuiwer, sy vrees diep gewortel. Rachel kon die konflik in sy oë sien, die desperate behoefte aan hulp teen die terreur om gevind te word. "Jy het baie koors," het Rachel aangevoer. "En jou bene het 'n dokter nodig. Ons kan nie vir ewig hier bly nie." Dit was 'n waarheid wat albei geweet het. Rachel se skuilplek was tydelik, soos al die ander wat sy in die afgelope 2 jaar gevind het. Dit was net 'n kwessie van tyd voordat iemand dit sou ontdek, voordat hulle weer gedwing sou word om te beweeg. En in die toestand waarin Lukas was, sou dit byna onmoontlik wees om te beweeg. "Goed," het Lukas uiteindelik ingestem, sy stem byna onhoorbaar. "Maar beloof dat jy my nie alleen daar sal los nie." Die kwesbaarheid in daardie versoek het Rachel op 'n onverwagte manier getref. Sy, wat geleer het om niemand te vertrou nie, was nou die voorwerp van 'n ander persoon se vertroue. Dit was 'n vreemde, byna skrikwekkende verantwoordelikheid. "Ek beloof," het sy gesê, verbaas oor die vasheid in haar eie stem. Om met Lukas uit die skuilplek te kom, was selfs moeiliker as om daar te kom die buiteleer, wankelrig selfs vir iemand met volle beheer oor sy bene, het 'n byna onoorkomelike uitdaging geword. Lukas moes sittend afklim, 1 trap op 'n slag, hoofsaaklik die krag van sy arms gebruik terwyl Rachel hom soveel as wat haar klein liggaam toegelaat het, ondersteun het. Die reis deur die strate van Kaapstad was stadig en uitputtend. Rachel het sy roetes gekies en die hoofweë vermy waar hulle aandag kon trek. Lukas het swaar op haar geleun, elke stap was sigbaar pynlik, maar hy het nie gekla nie. Daar was 'n stil vasberadenheid in hom wat Rachel bewonder het, 'n soort weerstand wat sy in haarself herken het. Terwyl hulle geloop het, het Lukas meer oor sy verhaal begin vertel, asof die fisiese beweging iets in hom ontsluit het, 'n behoefte om die las wat hy gedra het, te deel. "My pa en my ma is geskei toe ek 5 jaar oud was," het hy begin, sy stem onderbreek deur die inspanning om te loop. "My pa was 'n belangrike sakeman. Tegnologie, dink ek. Ek onthou nie veel van hom nie, net dat hy hard gelag en my klein prinsie genoem het." Rachel het in stilte geluister, haar tree aangepas by die van Lukas, ondersteuning gebied toe hy gelyk het asof hy sou val. "My ma het baie geld in die egskeiding gekry. Sy het my ver weggeneem, na 'n ander stad. Ons het ons name verander, dink ek. Sy het gesê ons begin opnuut." Lukas het 'n pouse geneem en asem geskep. Toe het sy Marius ontmoet. Die naam is uitgespreek met 'n byna onmerkbare bewing, 'n ekho van die vrees wat daardie persoon geïnspireer het. Aan die begin het hy lekker gelyk. Hy het vir my geskenke gekoop, ons uitgeneem. Maar nadat hulle getrou het, het alles verander. Hy het alles begin beheer, die geld, waarheen ons kon gaan, met wie ons kon praat. En as ek ongehoorsaam was. Lukas het die sin nie voltooi nie, maar dit was nie nodig nie.
Hulle het 'n pouse geneem in 'n klein parkie, op 'n bank gaan sit sodat Lukas kon rus. Die oggend het gevorder en die strate het besiger begin raak. Rachel het waaksaam gebly, haar oë voortdurend besig om die omgewing te skandeer vir potensiële dreigemente. Wanneer het jy probleme met jou bene begin kry, het sy gevra, opgemerk hoe Lukas sy dui gemasseer het, asof hy probeer het om 'n gevoel te herstel. Ek het dit altyd gehad, het hy geantwoord. 'n Siekte genaamd spierdistrofie. My spiere word mettertyd swakker. Toe ek by my pa gewoon het ek behandelings, fisioterapie, spesiale medisyne gekry. Sy oë het in verre herinneringe verdwaal. Maar nadat ons weg is, kon my ma dit nie alles bekostig nie. En toe sy siek geword het, weer het Lukas se stem gebreek, die pyn van verlies duidelik in sy jong gesig. Sy is 3 jaar gelede oorlede. Kanker. Lukas het gesluk, teen die trane geveg. Nadat sy weg is, het Marius alles gekry, die huis, die pensioengeld wat my pa betaal het, alles. En hy het opgehou om my na die dokters te neem. Hy het gesê dit was vermorsing van geld, dat ek net aandag soek met my sogenaamde siekte. Die wreedheid van daardie situasie het Rachel 'n woede laat voel wat sy selde vir haarself toegelaat het. In haar kort lewe het sy geleer dat woede 'n luukse was wat sy haarself nie kon veroorloof nie. Dit het energie verteer, oordeel vertroebel, oorlewing in gevaar gestel. Maar om te hoor hoe Lukas behandel is, het iets primitiefs en beskermends in haar wakker gemaak. Het hy jou siekte doelbewus laat vererger, het Rachel ongelowig gevra. Lukas het geknik. Hy moes voorgee dat hy vir my sorg om die pensioengeld te bly ontvang. So in die openbaar het hy opgetree soos 'n toegewyde stiefpa. Maar by die huisie. Lukas het gebewe. By die huis het hy gesê ek was swak, nutteloos, las. Dat niemand my wou hê nie, nie eens my eie pa nie. Maar jou pa het pensioen betaal, het Rachel verward opgemerk. Dit beteken hy het vir jou omgegee. Lukas het sy skouers opgetrek. Marius het gesê dit was net 'n wetlike verpligting, dat my pa bly was om van my ontslae te raak. Ek het hom lank geglo. Hulle het die stap hervat, nou nog stadiger aangesien Lukas gelyk het, asof hy sy krag verloor. Rachel kon die hitte van sy koors deur sy klere voel, en sy asemhaling het moeiliker geword. Hoe het jy gevlug, het Rachel gevra, deels om Lukas bewus te hou, deels omdat sy die hele verhaal wou verstaan. Dit was my 5de poging, het Lukas verduidelik. Die ander kere het hy my altyd gevind. Hierdie keer het ek gewag totdat hy geslaap het. Hy het te veel gedrink, soos hy altyd oor naweke doen. Lukas het 'n pouse geneem en krag versamel om aan te hou loop en praat. My kamer is op die grondvloer met traliewerkvensters. Maar een van die tralies was los. Ek het weke lank daaraan gewerk, sonder om geraas te maak, 'n bietjie elke aand. Rachel het geknik, beïndruk met die vasberadenheid en beplanning. Sy self het soortgelyke taktieke in haar ontsnappings gebruik. Toe ek die tralie genoeg losgekry het ek vir die perfekte geleentheid gewag. Gisteraand, met die sterk reën wat die geluide gedemp het ek daarin geslaag om uit te kom, maar die venster was hoër as wat ek gedink het, en my bene. Lukas het afgekyk na sy ledemate wat hom min gedien het. Ek het sleg geval. Ek het iets voel kraak. Die pyn was verskriklik, maar ek het geweet ek kon nie skree nie. Toe het ek so ver as wat ek kon gekruip, totdat ek nie meer kon nie. Dit was toe jy my gevind het Rachel gedink en die verhaal geestelik voltooi. Die lot, of dalk net toeval, het Lukas daardie reënerige aand op haar pad geplaas. En nou, om een of ander rede wat sy self nie heeltemal verstaan het nie, was Rachel daartoe verbind om hom te help. Na byna 'n uur se stadige en pynlike stap het hulle uiteindelik by die gemeenskapskombuis aangekom. Die plek het in die gemeentesaal van 'n klein Katolieke kerk in die Bo-Kaap distrik gefunksioneer, 'n eenvoudige gebou van blootgestelde bakstene met 'n beskeie bordjie wat gesê het, Suster Daleen se Solidariteitskombuis. Ten spyte van die tyd, dit was nog vroegoggend, was daar 'n klein ry by die ingang, mense in 'n kwesbare situasie wat gewag het vir die ontbyt wat daagliks bedien is. Rachel het Lukas na sy ingang gelei en die ry en nuuskierige blikke vermy. Suster Cornelia is gewoonlik in die kombuis op hierdie tyd, het Rachel verduidelik en Lukas gehelp om teen die muur te leun terwyl sy sagkens aan die diensdeur geklop het. Na 'n paar oomblikke is die deur oopgemaak deur 'n middeljarige vrou wat 'n voorskoot oor die vereenvoudigde godsdiensgewaad gedra het.
Suster Cornelia het 'n ronde en vriendelike gesig gehad, met bruin perspicacio's oë wat groot geword het toe sy die twee kinders sien. Rachel, het sy verbaas uitgeroep. Ek het jou weke lank nie gesien nie, my kind. Ek was bekommerd. Haar oë het toe na Lukas gedraai en vinnig sy fisiese toestand geëvalueer. En wie is jou vriend? My God, hy lyk asof hy siek is. Hy het hulp nodig, suster, het Rachel gesê en direk tot die punt gekom soos haar gewoonte was. Hy is siek, hy het koors. En sy bene werk nie reg nie. Suster Cornelia het nie 'n sekonde gehuiwer nie. Sy het die deur verder oopgemaak en hulle ingebed. Kom binne. Ons sal na hierdie seun omsien. Die binnekant van die gemeenskapskombuis was skoon en georganiseer, met groot potte wat op industriële stowe geborrel het. Sommige vrywilligers het gewerk om ontbyt voor te berei, maar Suster Cornelia het die kinders verby die kombuis gelei, na 'n klein kamertjie agter wat as 'n geïmproviseerde siekekamer gedien het. Plaas hom hier, het sy beveel en na 'n eenvoudige draagbaar bedek met 'n skoon laken gewys. Ek sal die noodhulpkussie gaan haal en kyk of Petra al aangekom het. Lukas het Rachel met angs aangekyk terwyl hy gehelp is om op die draagbaar te gaan lê. Dit sal goed gaan, het Rachel verseker, alhoewel sy nie seker was daarvan nie. Suster Cornelia is betroubaar. Suster Cornelia het vinnig teruggekeer met 'n wasbak vol vars water en 'n paar skoon lappe. Die koors is hoog, het sy opgemerk en haar hand op Lukas se voorkop geplaas. Ek sal hierdie wonde skoonmaak terwyl ons vir die dokter wag. Met sagte dog doeltreffende bewegings het die non die snywonde en skrape op Lukas se arms en gesig begin skoonmaak. Terwyl sy gewerk het, het sy vrae gevra, haar stem kalm en sonder oordeel. Wat is jou naam, liewe? Lukas, het hy geantwoord, nog gespanne, maar minder bevrees as voorheen. Lukas, 'n pragtige naam. En hoe oud is jy? 12. 12 jaar oud. En hierdie beserings, hoe het jy dit gekry? Lukas het gehuiwer en 'n blik na Rachel gegooi, wat bemoedigend geknik het. Ek het van die huis gevlug. My stiefpa het my seermaak. Suster Cornelia het geen verrassing of ongeloof vertoon nie. Sy het net geknik, asof sy iets bevestig wat sy reeds vermoed het. En jou bene? Rachel het genoem dat jy sukkel om te loop. Ek het spierdistrofie, het Lukas verduidelik. 'n Siekte wat die spiere mettertyd verswak. Maar dit het veel erger geword, omdat my stiefpa my nie meer na die dokters geneem het, nadat sy weg is nie. Suster Cornelia het 'n sagte hand op Lukas se skouer geplaas. Ek is jammer vir alles wat jy deurgemaak het, liewe. Maar nou is jy veilig hier. Ons sal jou help. Op daardie oomblik het die deur van die klein siekekamer oopgegaan en 'n vrou van ongeveer 40 jaar het ingekom. Sy het 'n eenvoudige denimbroek en 'n hemp gedra met 'n stetoskoop om haar nek gehang, die enigste aanduiding van haar mediese beroep. Goeiemôre, suster, het sy gegroet voordat sy die kinders opgemerk het. Ons het vroegoggend pasiënte. Petra, dis goed dat u gekom het, het Suster Cornelia gesê. Hierdie is Lukas. Hy het hoë koors en 'n toestand genaamd spierdistrofie. En hierdie is Rachel, wat ons reeds ken. Die dokter het vir Rachel geglimlag. Hallo weer, my kleintjie. Ek sien jy het 'n vriend gevind. Toe, teruggedraai na Lukas met 'n professionele uitdrukking, het sy gevra, kan ek jou ondersoek, Lukas? Die seun het geknik, nog steeds versigtig, maar sigbaar verlig dat hy mediese hulp ontvang. Terwyl Petra haar ondersoek begin het, het Suster Cornelia Rachel na 'n hoek van die kamer geneem. Waar het jy hom gevind, het die non in 'n lae stem gevra. In 'n steeg, gisteraand. Dit het gereën. Hy kon nie loop nie, hy het gekruip. En jy het hom na jou skuilplek geneem, het Suster Cornelia gevra, sonder om vir bevestiging te wag. Dit was baie dapper en vrygewig van jou, Rachel. Rachel het haar skouers opgetrek, ongemaklik met die lof. Hy het hulp nodig gehad. Suster Cornelia het sagkens geglimlag. Ja, en jy het hom gehelp, selfs al het jy geweet dit sou jou eie situasie bemoeilik. Dit wys 'n baie goeie hart. Rachel het nie geweet hoe om hierop te antwoord nie. Sy was nie gewoond om haar dade as 'n goed of 'n vrygewig te beskou nie. Op straat het alles neergekom op oorlewing, om te doen wat nodig was. Om Lukas te help, was 'n impuls, iets wat sy nie eens vir haarself heeltemal kon verduidelik nie. Suster Cornelia het blykbaar haar ongemak opgemerk en die onderwerp verander. Julle moet honger wees.
Ek sal iets vir julle gaan haal om te eet terwyl die dokter die ondersoek voltooi. Toe die non uitgegaan het Rachel haar aandag weer op Lukas en die dokter gerig. Petra het Lukas se bene met 'n ernstige uitdrukking ondersoek, vrae gevra oor sy toestand, oor die behandelings wat hy reeds ontvang het, oor hoe lank dit was sedert sy laaste mediese opvolg. Rachel het in stilte waargeneem en die inligting geabsorbeer. Sy was nog altyd goed daarin om feitelik onsigbaar te word, om waar te neem sonder om opgemerk te word. Dit was 'n vaardigheid wat haar op straat aan die lewe gehou het. Nou het sy dieselfde vaardigheid gebruik om Lukas se situasie beter te verstaan, om te evalueer of die dokter werklik betroubaar was, of hierdie plek werklik veilig was. Het jy baie pyn in jou bene, het Petra gevra en sagkens aan Lukas se atrofieerde spiere gevoel. Ja, veral nadat ek geval het. Maar selfs voorheen het dit baie seer gehad. En het jy enige medikasie daarvoor geneem? Lukas het sy kop negatief geskud. Nie vir 'n paar jaar nie. Nadat my ma weg is, het my stiefpa gesê die medisyne was te duur en dat ek dit nie nodig gehad het nie. 'n Flits van professionele verontwaardiging het oor die dokter se gesig gegaan, vinnig vervang deur deernis. Wel, ons sal nou daarvoor sorg. Jy sal 'n paar ondersoeke nodig hê om die huidige toestand van jou toestand te evalueer en ons moet ook hierdie koors en hierdie beserings behandel. Hy sal my vind, het Lukas skielik gesê, die vrees wat na sy stem terugkeer. My stiefpa. Hy vind my altyd. Petra het 'n sagte hand op Lukas se skouer geplaas. Nie hier nie, het sy verseker. Jy is veilig hier, Lukas. En ons sal verseker dat dit so bly. Maar selfs terwyl die dokter gepraat het Rachel 'n rilling oor haar ruggraat gevoel loop, daardie 6de sintuig wat sy op straat ontwikkel het, die instink wat haar vir gevaar gewaarsku het. Iets het vir haar gesê dat die stryd net aan die begin was, dat die veiligheid wat hulle gevind het, broos en tydelik was. Hendrik Alberts het by die panoramiese venster van sy kantoor op die boonste verdieping van een van die hoogste geboue in Sandton uitgekyk, die finansiële hart van Suid-Afrika. Op 42 jaar oud was hy een van die suksesvolste entrepreneurs in die tegnologie-sektor in Suid-Afrika. Sy maatskappy, Albert Stitch, het die mark vir sake sagte ware gerevolusioneer en 'n reus geword wat duisende mense in verskeie lande in Latyns-Amerika in diens geneem het. Vir die buitewêreld was Hendrik Alberts die beeld van sukses, briljant, ryk, magtig. Sake-tydskrifte het hom gereeld as 'n voorbeeld van die moderne entrepreneur, visionêr en innoverend uitgelig. Min het egter die leegheid geken wat in sy bors gewoon het, die onophoudelike soektog wat elke vrye oomblik van sy bestaan verteer het. Hendrik het na die vergadertafel gedraai waar Jan Marais, sy beste vriend sedert universiteitsdae en vernoot in die maatskappy, sommige dokumente nagegaan het. Langs hom het Martie Knoetse, die hoof van die regsafdeling van Albert Stitch, in 'n lae stem aan die telefoon gepraat. Enige nuus, het Hendrik gevra, sy stem wat die uitputting verraai wat hy gevoel het. Riaan het sy blik van die papiere opgelig, sy gesig wat 'n deernis gemeng met frustrasie weerspieël het. Die sterftesertifikaat is uiteindelik in die nasionale stelsel verwerk. Nou het ons 'n bevestigde adres in Kaapstad, in die Durbanville distrik. Hendrik het gevoel hoe sy hart versnel, soos dit altyd gebeur het wanneer nuwe leidrade opgeduik het, hoe klein ook al. Na 7 jaar se vrugtelose soektogte het hy geleer om sy verwagtinge te beheer, maar dit was onmoontlik om die vlam van hoop heeltemal te onderdruk. Is die adres opgedateer? Dit kan nog 'n vals spoor wees. Riaan het sy kop geskud. Ons het by die eiendomsagent nagegaan. Die eiendom is nog gehuur op die naam van 'n sekere Marius Rout. Hy het ongeveer 7 jaar gelede met Beatrix getrou, kort nadat sy Pretoria verlaat het. Beatrix. Die naam van sy eksvrou het nog steeds 'n komplekse mengsel van emosies in Hendrik uitgelok. Woede oor die manier waarop sy met sy seun verdwyn het, Lukas geneem toe hy net 5 jaar oud was. Verwarring oor wat haar tot so 'n ekstreme aksie sou motiveer. En ten spyte van alles besorgdheid oor haar welstand, veral nou dat hy van haar afsterwe geweet het. En wat van Lukas, het Hendrik gevra, sy stem byna 'n fluistering. Is daar enige melding van hom? Martie, wat die oproep beëindig het ingegryp. Daar is geen onlangse skoolrekords onder die naam Lukas Alberts of enige variasie wat ons kon nagaan nie. Die laaste rekord wat ons gevind het, was van 'n laerskool in Durbanville, maar hy is ongeveer 6 maande gelede daaruit gehaal. Die amptelike regverdiging was tuisonderrig. Hendrik het 'n beklemming op die bors gevoel.
Lukas, sy klein prinsie. Die laaste keer dat hy hom gesien het, was hy net 'n 5-jarige kind met nuuskierige groen oë en 'n glimlag wat Hendrik se wêreld verlig het. Hoe sou hy nou wees? Op 12 jaar sou hy reeds byna 'n tiener wees. Sou hy goed gegroei het? Sou hy gesond wees? Sou hy die gepaste behandeling vir sy toestand ontvang het? Lukas se spierdistrofie is gediagnoseer toe hy net 3 jaar oud was. Hendrik het die dag lewendig onthou toe hulle die nuus ontvang het, die aanvanklike skok, gevolg deur die felle vasberadenheid om alles in sy vermoë te doen om die beste moontlike lewenskwaliteit vir sy seun te verseker. Hy het die beste spesialiste nagevors, in spitsbehandelings belê, sy huis en sy roetine aangepas om aan Lukas se behoeftes te voldoen. En toe het Beatrice vertrek, Lukas saam met haar geneem. Die redes het nooit heeltemal duidelik geword vir Hendrik nie. Die egskeiding was onstuimig, ja, met besprekings oor die lang ure wat Hendrik aan werk gewy het. Maar hy het altyd gedink dat hulle 'n vriendelike ooreenkoms oor gedeelde toesig oor Lukas bereik het. Die skielike verdwyning van albei was 'n verwoestende slag. Die ondersoekers is reeds besig om die adres na te gaan, het Riaan voortgegaan. Maar hierdie keer dink ek ons moet persoonlik gaan. As Lukas daar is, ek sal gaan, het Hendrik onderbreek, sy vasberadenheid duidelik. Ons het reeds te veel tyd met bureaukrasie en tussengangers verloor. Martie het haar wenkbroue gefrons. Hendrik, ons moet versigtig wees. Regtens is die situasie ingewikkeld. Selfs met Beatrice se sterftesertifikaat weet ons nie wie nou die toesig oor Lukas het nie. As hierdie Marius Rout amptelik sy stiefpa is hy. Martie het Hendrik haar onderbreek, sy stem ferm maar beheers. Ek verstaan die regskomplikasies. Ek leef al 7 jaar daarmee. Maar dit is my seun. As daar die geringste moontlikheid is dat hy by daardie adres is, moet ek daarheen gaan. Riaan het 'n hand op Hendrik se skouer geplaas. Ek stem saam. Genoeg gewag. Maar ons gaan nie impulsief optree nie. Ons het 'n plan nodig. Hendrik het geknik, dankbaar vir die ondersteuning van sy vriend. Riaan was aan sy gedurende die hele saage van die soektog na Lukas en het nie net praktiese hulp deur sy kontakte gebied nie, maar ook die emosionele ondersteuning wat Hendrik so nodig gehad het in die moeilikste oomblikke. Ons gaan vanmiddag soontoe, het Hendrik besluit. Martie berei die dokumente voor wat my vaderlike regte bewys. Riaan, lig ons sekuriteitsspan in net vir voorsorg. En kontak die plaaslike polisiestasie, stel hulle in kennis van ons besoek. Ek wil geen verrassings hê nie. Terwyl Martie en Riaan die voorbereidings begin organiseer het, het Hendrik na die venster teruggekeer, sy oë het die horison van Kaapstad deursoek. Iewers in daardie see van geboue en huise kon sy seun wees. Na 7 jaar se vrugtelose soektogte kon hy uiteindelik naby wees om Lukas weer te ontmoet. Hou vas, my klein prinsie, het hy teen die glas gemompel. Papa, kom. Aan die ander kant van die stad, in die gemeenskapskombuis, het die situasie gespanne geraak. Terwyl Petra Lukas bly ondersoek het en suster Cornelia uitgegaan het om kos vir die kinders te haal, is die voordeur van die instansie met krag oopgemaak, wat 'n slag veroorsaak het wat deur die omgewing weerklink het. Rachel, waaksaam soos altyd, was die eerste om te reageer. Sy het na die deur van die siekekamer gesluip en deur die spleet geloer. Haar oë het groot geword toe sy 3 mans die plek sien binnegaan. 2 van hulle was onbekend, maar die derde. Dis hy, het Rachel gefluister en vinnig na Lukas se kant teruggekeer. Jou stiefpa. Hy is hier. Lukas se gesig het onmiddellik bleek geword, die terreur gestempel in sy groen oë. Sy hande het begin bewe en hy het probeer om van die draagbaar op te staan, sonder sukses. Moenie toelaat dat hy my vat nie, het Lukas gesmeek en Rachel se arm met verrassende krag vasgegryp. Asseblief, moenie toelaat dat hy my terugvat nie. Petra, wat Lukas se paniek opgemerk het, het haarself beskermend voor die draagbaar geplaas. Wat gaan aan? Sy stiefpa, het Rachel vinnig verduidelik. Hy het hom kom haal. Voordat die dokter kon antwoord, het die deur van die siekekamer oopgegaan, wat 'n lang en goed geklede man onthul het, vergesel deur 2 ander mans met 'n robuuste voorkoms. Marius Rout was ongeveer 40 jaar oud, sy grys hare versigtig gekam, en hy het 'n pak gedra wat, alhoewel dit nie van 'n ontwerper was nie, onberispelik in lyn was. Sy gesig het 'n besorgdheid uitgestraal wat op die eerste oogopslag opreg gelyk het, maar wat nie sy koue oë bereik het nie. Lukas.
"Dankie God, ek het jou gevind," het hy uitgeroep en na die draagbaar gevorder. Petra het egter ferm in sy pad gebly. "Meneer is Marius Rout, stiefpa van Lukas," het hy geantwoord en sy hand uitgesteek wat nie deur die dokter aanvaar is nie. "En meneer is Petra Mouton," het sy koud geantwoord. "Ek behandel hierdie jong man wat tekens van mediese nalatigheid en verskeie beserings toon." Marius se glimlag het vir 'n oomblik gehuiwer, maar is vinnig herstel. "Ag, daar moet 'n misverstand wees, dokter. Lukas ly aan paranoïese waanbeelde sedert sy ma se afsterwe. Hy het verskeie stories oor mishandeling uitgedink om aandag te trek." Marius het na Lukas gekyk met 'n uitdrukking wat vals deernis en ongeduld gemeng het. Hy het gedurende 'n aanval gevlug. "Ons is desperaat bekommerd. Hy het sy medisyne en psigiatriese begeleiding nodig." Rachel het na Lukas gekyk, wat onbeheerbaar gebewe het, sy oë vas op sy stiefpa met absolute terreur. Dit was nie paranoia of delirium nie, dit was vreeseg, opreg, viskeraal. "Interessant," het Petra geantwoord, sonder om te beweeg. "Want wat ek hier sien, is duidelike tekens van ernstige spierdistrofie wat ernstig verwaarloos is, kneusplekke in verskillende stadiums van genesing en 'n toestand van wanvoeding. Niks hiervan stem ooreen met u verhaal nie, meneer Rout." Marius se blik het verhard en die masker van besorgdheid het begin afval. "Kyk hier, dokter, ek weet nie watter stories hierdie seun vertel het nie, maar ek kan verseker dat." Op daardie oomblik het Suster Cornelia teruggekeer met 'n bord vol kos. Toe sy die gespanne toneel in die siekekamer sien, het sy vinnig die bord op 'n tafel geplaas en nader gekom. "Wat gaan hier aan?" Marius het na haar gedraai en sy besorgde uitdrukking herstel. "Suster, ek is Lukas se stiefpa. Hy het van die huis gevlug en ons soek hom desperate. Hy het sy medisyne en psigiatriese behandeling nodig." Suster Cornelia het stadig van Marius na Lukas gekyk, die terreur in die seun se gesig en Rachel se beskermende houding aan sy opgemerk. Toe het sy haar na Marius gedraai met 'n serene dog ferm uitdrukking. "Meneer, hierdie is 'n gemeenskapskombuis wat mense in 'n kwesbare situasie bedien. Ons respekteer die privaatheid en waardigheid van almal wat hier hulp soek. As hierdie jong man onder ons sorg is dit omdat hy hulp nodig het." "Suster," het Marius nog 'n keer probeer, sy toon het effens ongeduldig geraak, "met alle respek, dit is 'n familieaangeleentheid. Die seun is onder my wetlike toesig." "As meneer wetlike toesig het Suster Cornelia nog steeds kalm geantwoord, "dan sal u sekerlik nie beswaar maak teen die feit dat ons die gepaste prosedures volg nie. Ek sal die Kinderbeskermingsraad kontak en die teenwoordigheid van 'n maatskaplike werker versoek om die situasie te evalueer." Die melding van die Kinderbeskermingsraad het Marius effens laat terugtrek. Sy oë het vernou en hy het 'n woedende blik na Lukas gegooi, wat nog meer op die draagbaar ineengekrimp het. "Dit sal nie nodig wees nie," het hy gesê, sy toon nou ooplik dreigend. "Ek het my stiefseun kom haal en ek gaan hom nou huis toe neem." Hy het 'n gebaar gemaak na die twee mans wat hom vergesel het, wat 'n stap vorentoe geneem het. Die spanning in die klein kamer was tasbaar, met Petra en Suster Cornelia wat hulself beskermend voor die kinders geplaas het. "Ek glo dit nie," het Suster Cornelia gesê, haar stem nou belaai met 'n verrassende gesag. "Die Here is in 'n godsdienstinstelling en versteur die diens aan behoeftiges. As u daarop aandring om verwarring te skep, sal ek verplig wees om die polisie te roep." Marius se oë het van woede geflits, maar hy was slim genoeg om te weet wanneer om terug te trek. Met 'n geforseerde glimlag het hy sy band vasgestel. "Dit is nie hier verby nie," het hy gesê en direk na Lukas gekyk. "Ons sal dit binne die wet oplos en jy sal huis toe kom waar jy hoort." Met hierdie dreigende woorde het Marius en sy metgeselle die siekekamer verlaat. Sodra die deur gesluit is, het Lukas in snikke ineengestort, die terreur het uiteindelik ontsnap deur die trane. Rachel, ongemaklik met emosionele vertonings, maar onvermoënd om die lyding van haar vriend te ignoreer, het 'n huiwerende hand op sy skouer geplaas. "Hy sal jou nie vat nie," het sy verseker. "Ek sal dit nie toelaat nie." Dit was 'n byna absurde belofte van 'n 8-jarige meisie wat skaars vir haarself kon sorg. Maar daar was 'n felle vasberadenheid in Rachel se stem wat Lukas laat knik het, vasgegryp aan hierdie onwaarskynlike belofte soos aan 'n tabula rasa. Petra en Suster Cornelia het besorgde blikke uitgeruil. "Ons moet vinnig optree," het die dokter gesê. "Hierdie man verteenwoordig duidelike gevaar vir Lukas.
Die kneesplekke, die mediese nalatigheid, alles dui op mishandeling. Ek stem saam, het Suster Cornelia geantwoord. Ek sal Clara van die kinderbeskermingsraad bel. Sy is betroubaar en sal die dringendheid van die situasie verstaan. Terwyl die twee vroue die volgende stappe bespreek het, het Rachel langs Lukas gebly, haar klein liggaam gespanne soos 'n vioolsnaar, haar oë voortdurend na die deur gedraai, asof sy verwag het dat Marius enige oomblik sou terugkeer. Hoe het hy jou so vinnig gevind, het sy Lukas in 'n lae stem gevra. Lukas het die trane met die rug van sy hand afgedroog. Hy vind my altyd. Daar is mense wat hom help, mense wat hom glo. Hy het gesluk. Hy is baie goed daarin om ander te oortuig van wat hy sê. Rachel het geknik en perfek verstaan. In haar kort lewe het sy reeds geleer dat volwassenes ander volwassenes glo, veral die wat respekabel, goed gekleed en welsprekend gelyk het. Kinders soos sy en Lukas is selde gehoor, selde ernstig opgeneem. Petra het haar aandag weer op Lukas gerig en langs die draagbaar gaan sit. Lukas, ek moet hê jy moet nou sterk wees. Ons sal jou beskerm, maar ons moet hê jy moet ons alles vertel oor jou mediese toestand, oor hoe jou stiefpa jou behandel het, oor jou ma, jou biologiese pa, alles wat ons kan help. Lukas het geknik, nog steeds gebewe, maar sigbaar probeer om homself te beheer. My ma se naam was Beatrix Alberts. Sy is 3 jaar gelede oorlede aan kanker. Voor dit het ons in Pretoria gewoon. My pa se naam is Hendrik, dink ek. Hendrik Alberts. Die naam het gelyk asof dit in die klein ruimte echo, wat 'n byna tasbare golf van erkenning in die teenwoordige volwassenes geskep het. Selfs Rachel, wat selde aandag gegee het aan nuus of publieke figure, het gevoel dat daardie naam iets moes beteken. Hendrik Alberts het Petra herhaal en 'n betekenisvolle blik met Suster Cornelia uitgeruil. Die tegnologiese entrepreneur. Eienaar van Albert Stitch. Lukas het sy skouers opgetrek, duidelik sonder om die maatskappy te herken. Ek weet nie. Ek was te klein toe ons Pretoria verlaat het. Ek onthou nie veel van hom nie, net dat hy hard gelag en my klein prinsie genoem het. Suster Cornelia het nader gekom, haar uitdrukking het versag. Lukas, het jy enige voorwerp, enige herinnering aan jou pa? Iets wat kan help om sy identiteit te bevestig. Die seun het vir 'n oomblik gedink, toe sy hand na sy nek gebring en 'n fyn koord wat onder sy hemp versteek was, uitgetrek. Aan die punt was 'n klein silwer medalje, verslete deur tyd en konstante hantering. Net dit, het hy gesê en die medalje vir die non gegee om te ondersoek. My ma het probeer dit weggooi, maar ek het dit weggesteek. Sy het nie geweet dat ek dit nog gehad het nie. Suster Cornelia het die medalje tussen haar vingers omgedraai en 'n inskripsie op die agterkant onthul, vir my klein prinsie. Liefde, pappa. Dit is goed, Lukas, het sy gesê en die medalje aan hom teruggegee. Dit kan help om jou pa te vind. Die melding van die moontlikheid om sy biologiese pa te vind, het 'n komplekse uitdrukking op Lukas se gesig gebring, hoop gemeng met skeptisisme, verlange getemper deur jare van teleurstelling. My stiefpa het gesê my pa wou my nooit hê nie, dat hy bly was om van my ontslae te raak. Dat ek net 'n wetlike verpligting vir hom was. Petra het haar kop geskud. Moenie dit glo nie, Lukas. Ek het 'n vriendin wat by die Tygerberg Hospitaal werk, in Kaapstad, 'n paar jaar gelede het plakkate met die foto van 'n vermiste kind gesirkuleer, 'n seun met bruin hare en groen oë. Die pa het 'n enorme beloning aangebied vir enige inligting. Dis reg, het Suster Cornelia ingestem. Ek onthou dat ek verslae hieroor gesien het. Hendrik Alberts het nooit opgehou om na sy seun te soek nie. Lukas het hierdie inligting met oopgesperde oë geabsorbeer, asof hy nie durf glo nie. 7 jaar van kondisionering deur sy stiefpa het die oortuiging diep gewortel dat hy ongewens, las en verpligting was. Die idee dat sy pa hom aktief gesoek het, dat hy nooit van hom opgegee het nie, was byna onbegryplik. Hy het my gesoek. Ja, het Petra sagkens bevestig. En ons sal jou help om hom te vind. Rachel het hierdie interaksie met 'n mengsel van hoop en angs waargeneem. Aan die een kant was sy opreg bly vir Lukas, verlig om te sien dat haar vriend uiteindelik veilig was, maar ook 'n onwelkome gevoel wat sy na 'n paar oomblikke as jaloesie herken het. Nie 'n kleinsielige of bitter jaloesie nie, maar die natuurlike verlange van iemand wat nooit die soort onvoorwaardelike liefde ervaar het wat sy nou gesien het nie. Terwyl hierdie botsende gedagtes deur haar gedagtes gegaan het, het die deur van die siekekamer weer oopgegaan,
wat 'n middeljarige vrou in eenvoudige dog formele klere onthul het. Sy het 'n leer onder haar arm gedra en het 'n ernstige dog vriendelike uitdrukking gehad. Clara, het Suster Cornelia met duidelike verligting uitgeroep. Dankie dat u so vinnig gekom het. Ek antwoord altyd u oproepe met prioriteit, Suster, het Clara geantwoord en na die groep gestap. Haar ervare oë het vinnig die situasie geëvalueer, die seun wat op die draagbaar gebewe het, die klein straatmeisie in 'n beskermende houding aan sy, die dokter en die non met besorgde uitdrukkings. Hierdie is Lucas, het Suster Cornelia voorgestel. En hierdie is Rachel, wat ons reeds van ander geleenthede ken. Clara het vriendelik vir die kinders geglimlag voordat sy haar na die volwassenes gedraai het. Die suster het 'n situasie van moontlike mishandeling en nalatigheid genoem. Terwyl Petra en Suster Cornelia Clara op hoogte gebring het van die situasie, insluitend die dreigende besoek van Marius en die moontlike identiteit van Lucas se biologiese pa, het Rachel haar stil waaksaamheid behou. Sy het nie volwassenes maklik vertrou nie, selfs nie die wat opreg geïnteresseerd gelyk het om te help nie. Haar ervaring het haar geleer dat volwasse bedoelings dikwels ondoordringbaar was, hul beloftes broos soos nat papier. Hendrik Alberts het gevoel hoe sy hart versnel toe die motor voor die adres in Durbanville gestop het. Dit was 'n eenvoudige dog goed versorgde huis, met tralies aan die vensters en 'n klein tuin voor. Niks buitengewoons nie, net 'n huis soos soveel ander in daardie middelklasbuurt van Kaapstad. Sou dit moontlik wees dat sy seun daar was, net 'n paar meter van hom af? Na 7 jaar se vrugtelose soektogte kon die antwoord so eenvoudig wees. Is jy seker jy wil dit nou doen, het Riaan gevra, langs hom op die agtersitplek van die swart sif. Ons kan wag vir die ondersoekers om te bevestig dat Lucas regtig hier is. Hendrik het sy kop geskud. Ons het reeds te lank gewag, Riaan. As daar die geringste moontlikheid is dat my seun in daardie huis is, moet ek dit persoonlik nagaan. Martie, op die voorsitplek, het na hulle gedraai. Onthou, ons moet versigtig wees. Regtens is ons op onstabiele grond. As hierdie Marius Rout met Beatrice getrou het voor haar afsterwe, kan hy een of ander reg oor Lucas beweer. Hy het geen reg oor my seun nie, het Hendrik geantwoord, sy stem ferm. Ek het nooit van Lucas se toesig afstand gedoen nie. Beatrice het hom geneem teen die hofbevele, teen die wet. Hendrik het diep asem gehaal om te kalmeer, die motordeur oopgemaak en uitgeklim. Riaan en Martie het hom gevolg, saam met 2 sekuriteitswagte wat in 'n ander voertuig gekom het. Die klein groepie het die huis genader, met Hendrik voor, sy vasberade uitdrukking wat die storm van emosies wat in hom gewoed het, gemasker het. Toe hy die klokkie gelei het, het Hendrik homself onverwags kalm gevoel. 7 jaar van angs, van slapelose nagte, van gefrustreerde hoop, alles het gelyk asof dit in hierdie oomblik gekristalliseer het. Na 'n paar oomblikke is die deur oopgemaak deur 'n middeljarige vrou, blykbare bediende. Ja, het sy gevra en met nuuskierigheid na die welgeklede groep gekyk wat voor die deur gestaan het. Goeiemiddag, het Hendrik geantwoord en sy stem beheers gehou. Ek soek Marius Rout. Is hy hier? Die vrou het gelyk asof sy gehuiwer het. Meneer Marius is nie hier nie. Hy het vroeg uitgegaan en is nog nie terug nie. En Lucas, het Hendrik gevra, onvermoond om homself te weerhou. Is Lucas hier? Die bediende se uitdrukking het onmiddellik verander en versigtig geword. Die seun? Nee, hy. Sy het gestop, duidelik ongemaklik. Wie is die Here? Hendrik was op die punt om te antwoord toe Riaan 'n stap vorentoe geneem het en sagkens ingegryp het. Mevrou, ek besef u is in 'n delikate posisie. Ons wil nie vir u probleme skep nie. Maar hierdie is Hendrik Alberts, Lucas se biologiese vader. Hy soek sy seun al 7 jaar lank. Die vrou se oë het groot geword, die erkenning het oor haar gesig gegaan. Die seun se pa. Die een van Pretoria? Ja, het Hendrik bevestig en gevoel hoe sy hart versnel. Lucas is my seun. Asseblief, as jy iets van hom weet. Die bediende het om haar gekyk, asof sy gevrees het om dopgehou te word, toe 'n stap uit die huis geneem en haar stem verlaag. Die seun het gisteraand gevlug. Meneer Marius is woedend, het uitgegaan om hom saam met sommige kennisse te soek. Sy het weer gehuiwer toe gelyk asof sy 'n besluit geneem het. Meneer, ek werk hier net 2 jaar, sedert my Beatrice sedert sy weg is. Maar dit het my nooit reg gelyk die manier waarop meneer Marius die seun behandel nie. Lucas is 'n goeie seun, beleefd, vriendelik, maar die stiefpaai.
Sy het haar kop geskit en die sin onvoltooid gelaat. Hendrik het gevoel hoe sy bloed stol. Wat het hy met my seun gedoen? Die bediende het haar stem nog laer verlaag. Ek het hom nooit die seun sien slaan nie, nie voor my nie. Maar Lukas is daar lank in sy kamer opgesluit. Ek het geskree gehoor. En die seun het dokters vir sy bene nodig gehad, maar meneer Marius het gesê dit was voorgee dat hy voorgee om aandag te trek. Elke woord was soos 'n dolksteek in Hendrik se bors. Die idee van sy seun wat ly onder die sorg van daardie man, mediese behandeling benodig en verwaarloos word, het 'n primitiewe woede in hom laat groei. Waarheen kon Lukas gegaan het Riaan gevra en die kalmte behou wat Hendrik vinnig verloor het. Het u enige idee? Die bediende het haar kop geskit. Ek weet nie. Hy het die afgelope maande skaars die huis verlaat. Sedert Marius hom uit die skool gehaal het. Uit die skool gehaal? Hoekom, het Martie gevra en by die gesprek aangesluit. Het gesê hy gaan tuisonderrig doen. Maar die bediende het abrupt opgehou praat en verby die groep gekyk. Haar gesig het bleek geword. Meneer Marius, kom terug. Asseblief, moenie sê ek het met julle gepraat nie. Ek benodig hierdie werk. Met hierdie woorde het sy vinnig terug in die huis gestap en die deur gesluit. Hendrik het omgedraai en 'n motor sien parkeer aan die ander kant van die straat. 'n Man het uit die voertuig geklim, vergesel deur 2 ander robuuste individue. Selfs van ver af het die man se liggaamstaal beheerde woede uitgestraal. Dit moet Marius Rout wees, het Riaan gemompel. Hendrik het 'n stap vorentoe geneem, maar Martie se hand op sy arm gevoel. Wees versigtig, Hendrik, het sy gewaarsku. Ons moet strategies wees. As hierdie man Lukas werklik mishandel het, sal hy nie eenvoudig erken of vir ons sê waar die seun is nie. Ten spyte van die sinvolle raad kon Hendrik homself nie terughou nie. Jare van angs, geïntensifiseer deur die onlangse onthullings oor die behandeling wat sy seun ontvang het gekristalliseer in 'n ystersterk vasberadenheid om die man te konfronteer wat sy rol in Lukas se lewe vervang het, en dit blykbaar op die slegste moontlike manier gedoen het. Marius Rout, het Hendrik geroep, sy stem het in die stil straat weerklink. Die man het halfpad na die deur gestop en stadig omgedraai. Sy oë het vernou toe hy die elegante geklede groep voor sy huis bekyk het. Ja, wie wil weet? Hendrik het 'n paar tree vorentoe geneem en op 'n respekvolle dog konfronterende afstand gestop. My naam is Hendrik Alberts. Ek is Lukas se pa. Die verandering in Marius se uitdrukking was byna onmerkbaar, 'n kort flits van herkenning gevolg deur 'n berekende verharding. Dit was egter voldoende om vir Hendrik te bevestig dat die man presies geweet het wie hy was. Lukas? Ek weet nie waarvan jy praat nie, het Marius geantwoord, sy stem doelbewus verward. Daar moet 'n misverstand wees. Geen fout nie, het Hendrik geantwoord, sy stem ferm ten spyte van die groeiende woede. Ek praat van Lukas Alberts, my seun, wat 7 jaar gelede deur Beatrix Rout, u oorlede vrou, teen hofbevele geneem is. Die seun wat, soos ek pas ontdek het, u feitelik gevange gehou het in hierdie huis, sy mediese toestand verwaarloos. Marius se gesig het verstyf, alle pretensie van verwarring het verdwyn. Kyk hier, dokter, ek weet nie watter stories hierdie seun vertel het nie, maar ek kan verseker dat. Kyk hier, meneer, het Marius geantwoord, sy stem nou hard en koud. Ek weet nie watter stories vir u vertel is nie, maar die seun is onder my wetlike toesig. Beatrix en ek is wettig getroud, en na haar afsterwe het die toesig oor Lukas natuurlik by my gebly. Hy het 'n stap vorentoe geneem, sy toon dreigend. As u my probeer intimideer met die geld en die handlangers, Alberts, mors u tyd. Ek stel voor u verlaat my eiendom voordat ek die polisie roep. Roep asseblief, het Martie ingegryp en 'n stap vorentoe geneem met 'n leer in haar hand. Ons sal graag aan die owerhede ons dokumentasie wys, insluitend die hofbevel wat gedeelde toesig aanminder. Alberts toegestaan het, die verslae van private ondersoekers wat die oortreding van daardie besluit deurmef. Routs dokumenteer en die klagtes van mediese nalatigheid wat ons teen u voorberei. Die melding van mediese nalatigheid het Marius effens laat bleek word. Hy het sy band vasgestel, sigbaar probeer om beheer oor die situasie te herwin. Ek weet nie watter soort absurde beskuldigings u fabriseer nie, maar ek kan verseker dat ek na die seun omgesien het asof hy my eie seun was. Enige iemand kan dit bevestig, dokters, onderwysers, bure. Dokters, het Hendrik herhaal, sy stem gevaarlik laag.
Dieselfde dokters wat Lukas jare lank nie gesien het nie, terwyl sy progressiewe spierdistrofie sonder behandeling vorder. Dieselfde dokters wat sy toestand maandeliks moes monitor, fisioterapie, gepaste medikasie moes voorskryf. Marius se stilte was voldoende antwoord. Waar is my seun, het Hendrik geëis en nog 'n stap vorentoe geneem. Die 2 sekuriteitswagte wat hom vergesel het outomaties nader gekom, gereed om in te gryp as die situasie sou eskaleer. Die seun het gevlug, het Marius uiteindelik erken, sy toon defensief. Gisteraand. Hy het dit al voorheen gedoen, hy het emosionele probleme, paranoïese waanbeelde. Ons was juis na hom op soek. En het u hom reeds gevind, het Riaan gevra en Marius se reaksie aandagtig waargeneem. Iets het oor die man se gesig gegaan, frustrasie, woede, dalk selfs 'n tikkie vrees. Nog nie. Maar ons het leidrade. Dit is net 'n kwessie van tyd. Hendrik het 'n rilling oor sy ruggraat gevoel loop. Lukas het ontsnap, maar was nog nie veilig nie. Hierdie man het hom nog aktief gejag. Ek sal my seun vind, het Hendrik verklaar, sy stem belaai met vasberadenheid. En wanneer ek dit doen, sal ek verseker dat u nooit weer naby hom kom nie. Marius het 'n kort, bitter lag gegee. Sterkte daarmee, Alberts. Lukas is wetlik onder my toesig. Selfs met al u geld, kan u nie eenvoudig na 7 jaar verskyn en regte oor hom eis nie. Ons sal sien, het Hendrik eenvoudig geantwoord en sy rug gedraai om na die motor terug te keer. Daar was niks meer te wen uit hierdie konfrontasie nie, en elke minuut verlore was 'n minuut waarin Lukas in gevaar was. Terug in die voertuig het die groep vinnig hul volgende stappe bespreek. Hy steek iets weg, het Riaan opgemerk. Die manier waarop hy gereageer het toe ons gevra het of hy Lukas reeds gevind het. Ja, het Martie ingestem. Ek stel voor ons aktiveer onmiddellik al ons kontakte, hospitale, skuilings, polisiestasies. As Lukas beseer is, kon hy mediese hulp gesoek het. Hendrik het geknik, sy gedagtes het woes gewerk. Riaan, versprei die digitaal verouderde foto's van Lukas aan al ons kontakte. Bied belonings aan vir diegene wat inligting het. Martie, berei die nodige dokumente voor vir 'n onmiddellike geregtelike aksie. Ek wil 'n voorlopige bevel hê wat Marius verbied om Lukas buite die stad te neem, in geval hy hom voor ons vind. Terwyl sy medewerkers die plan begin implementeer het Hendrik by die motorvenster uitgekyk en die huis dopgehou, waar sy seun die afgelope jare deurgebring het, moontlik mishandel en verwaarloos is. Die skuld en woede het in sy bors gemeng, skuld omdat hy Lukas nie vroeër gevind het nie, woede oor wat hy gedwing is om te verduur. Ons sal hom vind, Hendrik, het Riaan gesê en 'n hand op sy skouer geplaas. Hierdie keer sal ons hom huis toe bring. In die gemeenskapskombuis het die situasie tydelik gestabiliseer. Clara, die maatskaplike werker, het Lukas se beserings noukeurig gedokumenteer en sy gedetailleerde verklaring geneem oor die jare van emosionele mishandeling en mediese nalatigheid onder die sorg van sy stiefpa. Terpetra het 'n voorlopige mediese ondersoek uitgevoer, wat die erns van Lukas se toestand bevestig het. Sy spierdistrofie het aansienlik gevorder sonder die gepaste behandeling, en die onlangse beserings van sy val het gespesialiseerde aandag nodig gehad. Rachel het gedurende die hele proses ferm langs Lukas gebly, haar stil teenwoordigheid het 'n ondersteuning gebied wat die seun duidelik waardeer het. Toe sy gevra is hoe sy Lukas gevind het Rachel haar weergawe van die verhaal vertel met 'n verrassende bondigheid vir iemand so jonk, sonder dramatisering, net die eenvoudige, direkte feite. Hy sal terugkom, het Lukas skielik gesê, wat 'n kort stilte verbreek het, terwyl die volwassenes die volgende stappe bespreek het. Marius. Hy vind my altyd. Die vrees in sy stem was tasbaar, wat Rachel instinktief nader laat kom het. Ons moet hom na hospitaal neem, het Petra verklaar en haar aandag weer op Lukas gerig. Sy bene het gespesialiseerde evaluering nodig en hierdie beserings moet gepaste behandel word. Nie hospitaal nie, het Lukas onmiddellik geprotesteer, die paniek duidelik in sy oë. Hy sal my eers daar soek. Hy het vriende in hospitale, mense wat hom help. Clara het blikke uitgeruil met Suster Cornelia en Petra. Lukas se vrees het nie onredelik gelyk nie, gegeewe die dreigende gedrag wat Marius vroeër getoon het. Dalk kan ons dit anders doen, het Clara voorgestel. Ek ken 'n diskrete private kliniek wat met gevalle van kinderbeskerming werk. Ons kan hom daarheen neem, onder 'n skuilnaam, terwyl ons sy biologiese pa soek. Die melding van sy pa het Lukas sy oë laat ophef, 'n komplekse mengsel van hoop en skeptisisme in sy blik. Dink julle regtig hy wil my nog vind? Na so lank.
Ek is amper seker, het Suster Cornelia sagkens geantwoord. Die nuus oor Hendrik Albert se soektog na sy verlore seun het jare lank gesirkuleer. Daar was nooit 'n aanduiding dat hy opgegee het nie. Lukas het hierdie inligting in stilte geabsorbeer. Sy vingers het onbewustelik die klein medalje wat hy om sy nek gedra het, vasgehou, sy laaste tasbare band met 'n verlede wat hy skaars kon onthou, met 'n pa wat hoofsaaklik in fragmente van geheue en drome bestaan het. En wat van Marius, het hy gevra, sy stem byna 'n fluistering. Wat as hy my voor my pa vind? Ons sal dit nie laat gebeur nie, het Clara ferm verseker. Ek sal onmiddellik 'n beskermende maatreël aanvra. Met die bewyse wat ons het van mediese nalatigheid en emosionele mishandeling, is ek seker dat die regter dit sal toestaan. Op daardie oomblik het Suster Cornelia, wat kortliks die kamer verlaat het, teruggekeer met 'n uitdrukking van ingehoue opgewondenheid. Julle sal dit nie glo nie, het sy gesê, haar stem laag maar intens. Ek het pas 'n oproep ontvang van Suster Daleen van die parochie van Sint Terse in Durbanville. Sy het gesê dat 'n man vanoggend daar was, foto's van 'n seun versprei en 'n beloning aangebied het vir inligting. Het gesê dit was die pa wat sy verlore seun gesoek het. 'n Stilte van verbasing het haar woorde gevolg, terwyl almal die inligting verwerk het. Is hy hier? In Kaapstad, het Lukas uiteindelik gevra, sy stem bewende van emosie. Dit lyk so, het Suster Cornelia bevestig. Suster Daleen het gesê die man het kaarte gelos met 'n telefoonnommer vir kontak. Sy sal 'n foto per boodskap stuur. Asof in antwoord, het die non se selfoon 'n sagte kennisgewing klank uitgestuur. Met effens bewende hande het Suster Cornelia die boodskap nagegaan, toe die skerm omgedraai sodat Lukas kon sien. Op die foto het 'n middeljarige man met donker hare, grys gespikkeld, 'n plakkaat vasgehou met die digitaal verouderde foto van 'n seun. Die man se gesig het tekens van moegheid getoon, maar sy oë het met felle vasberadenheid gebrand. Lukas het na die beeld gekyk, sy asemhaling het sigbaar versnel. Ek onthou nie veel van sy gesig nie. Dis so lank gelede. Maar die oë. Hy het sagkens aan die skerm geraak, asof hy die figuur op die foto probeer bereik het. Ek dink dis dieselfde oë. En die foto van die seun het Petra sagkens gevra. Herken jy dit? Lukas het die vergrote beeld op die plakkaat bestudeer, 'n seun van ongeveer 12 jaar, met bruin hare en intense groen oë. Dit was 'n digitale benadering van hoe Lukas tans sou kon lyk, gebaseer op sy kinderfoto's. Dit lyk soos ek, het hy erken, sy stem byna onhoorbaar. 'n Bietjie. As ek gesonder was nie. Die kwesbaarheid in daardie erkenning het die hart van almal wat teenwoordig was, laat toetrek. Die kontras tussen die gesonde en robuuste beeld op die digitaal verouderde foto en die brose en bleek seun voor hulle was 'n stil dog verwoestende getuienis van die jare van nalatigheid wat Lukas deurgemaak het. Ek sal die nommer onmiddellik bel, het Suster Cornelia besluit. Wag, het Clara ingegryp, altyd versigtig. Ons moet seker wees. En ons moet voorbereid wees. As hierdie man werklik Hendrik Alberts is, sal hy waarskynlik kom hardloop by die geringste teken van sy seun. Ons moet verseker dat Lukas veilig is en dat alles binne die wet gedoen word. Clara is reg, het Petra ingestem. En ons moet ook oorweeg dat Marius hospitale, skuilings en selfs kerke kan monitor. Hy het baie vasbeslote gelyk om Lukas te vind. Rachel, wat gedurende die hele bespreking stil gebly het, het uiteindelik haarself gemanifesteer. Ons kan die medaljon gebruik, het sy voorgestel en na die koord om Lukas se nek gewys. As dit regtig sy pa is, sal hy dit herken. Die volwassenes het met verrassing en bewondering na die klein straatmeisie gekyk. Dit was 'n eenvoudige dog briljante idee, 'n egtheidstoets wat moeilik sou wees om te vervals. Uitstekende idee, Rachel, het Clara geprys. Lukas, sal jy omgee om ons vir 'n rukkie jou medaljon te leen? Ek beloof ons sal dit teruggee. Lukas het gehuiwer, sy hand het instinktief opgesteek om die kosbare voorwerp te beskerm. Dit was sy laaste tasbare band met 'n verlede wat hy skaars kon onthou, met 'n pa wat hoofsaaklik in fragmente van geheue en drome bestaan het. Dit sal help om jou pa te vind, het Rachel saggies net vir hom gesê. As dit regtig hy is, sal hy dit herken. Na nog 'n oomblik van huiwering het Lukas geknik, die koord versigtig van sy nek afgehaal en dit aan Clara oorhandig. Asseblief, wees versigtig daarmee, het hy gevra, sy stem het onthul hoe kosbaar daardie voorwerp vir hom was. Dis al wat ek van hom het.
Ek beloof om dit soos my eie skat te versorg, het Clara verseker en die medaljon met gepaste respek aanvaar. Sy het dit kortliks ondersoek en die inskripsie op die agterkant opgemerk, vir my klein prinsie. Liefde, pappa. Suster Cornelia en ek sal die aanvanklike kontak maak, het Clara besluit. Ons sal 'n ontmoeting op neutrale grond reël, die medaljon saamneem, die identiteit van hierdie man nagaan. As dit werklik Hendrik Alberts is en hy die medaljon herken, dan kan ons voortgaan met die ontmoeting. Lukas het geknik, sigbaar senuweeagtig, maar ook hoopvol. Rachel, aan sy sy, het 'n versigtige uitdrukking behou. Sy het op die harde manier geleer dat hoop 'n gevaarlike leekse was, dat verwagtinge dikwels tot teleurstelling gelei het. Maar vir Lukas was sy bereid om te waag om te glo dat, net dalk, dinge hierdie keer goed sou uitdraai. Intussen het Clara voortgegaan, moet ons Lukas veilig en buite die radar hou. Ter Petra, ek dink nog steeds hy het mediese sorg nodig. Ek stem saam, het die dokter geantwoord. Ek het 'n pediatriese vriendin wat in 'n private praktyk is. Ons kan hom daarheen neem, met diskresie. En wat van my, het Rachel skielik gevra, haar stem klein dog vasberade. Gaan ek ook? Die vraag het die volwassenes verras. In die haas om die volgende stappe vir Lukas te beplan, het Rachel se situasie tydelik na die agtergrond geskuif. Die klein straatmeisie, wat haar eie veiligheid gewaag het om 'n vreemdeling te help, het nou die moontlikheid in die gesig gestaar om agtergelaat te word. Lukas het Rachel se hand met verrassende krag vasgegryp. Sy bly by my, het hy verklaar met 'n vasheid wat hy nog nie voorheen getoon het nie. Rachel het my gered. Ek vertrou haar. Die eenvoud van daardie verklaring, ek vertrou haar, het 'n onmeetlike gewig gedra, gegee alles wat Lukas deurgemaak het. Vertroue was nie iets wat hy maklik gebied het nie na jare van mishandeling en manipulasie nie. Clara het na Rachel gekyk en haar vir die eerste keer werklik gesien, nie net as die straatmeisie wat af en toe in die gemeenskapskombuis verskyn het nie, maar as 'n dapper en loyale kind wat alles gewaag het om 'n ander persoon in nood te help. Rachel bly by Lukas, het sy ingestem, haar besluit ferm. Ten minste vereers. Ek dink albei het mekaar op hierdie oomblik nodig. Rachel het nie geglimlag nie, glimlagte was skaars in haar repertorium, maar iets in haar houding het effens ontspan, 'n mikrogebaar van verligting wat Hendrik nie ongemerk gelaat het nie. Vir die eerste keer in baie lank, dalk vir die eerste keer sedert sy uit haar laaste aannemingsgesin gesit is, was sy nie alleen nie. Sy het 'n vriend gehad wat haar vertrou het, volwassenes wat opreg geïnteresseerd gelyk het om te help, en 'n doel wat verder gegaan het as die eenvoudige daaglikse oorlewing. Die reën het na Kaapstad teruggekeer, 'n fyn en konstante gordyn wat die ligte van die stad vervaag het. In die klein sitkamer van die gemeenskapskombuis het Hendrik Alberts gewag, sy onrustige hande het die emosionele storm wat in hom gewoed het, verraai. Aan sy sy het Riaan in respekvolle stilte gebly, af en toe boodskappe op sy selfoon nagegaan, verseker dat die voorbereidings voortgaan, onafhanklik van die uitslag van hierdie ontmoeting. Die oproep het minder as 'n uur tevore gekom, 'n vrou wat haarself as Suster Cornelia geïdentifiseer het, en gesê het sy het inligting oor Lukas. Hendrik het onmiddellik alles laat val en hom na die adres wat gegee is, gehaas met 'n dringendheid wat aan wanhoop grens het. 7 jaar van soektogte, van hoop wat gelig en verpletter is, van leidrade wat nêrens gelei het nie, alles kon uiteindelik vandag eindig. Die deur van die sitkamer het oopgegaan en 2 vroue het ingekom. Die een het die vereenvoudigde godsdiensgewaad van 'n moderne non gedra, die ander formele en diskrete klere met 'n leer onder haar arm. Albei het ernstige dog vriendelike uitdrukkings gehad. Meneer Alberts het die non gevra en nader gekom. Ek is Suster Cornelia. Hierdie is Clara Mendona van die Kinderbeskermingsraad. Hendrik het onmiddellik opgestaan en sy hand uitgesteek. Dankie dat u my gekontak het. Hierdie is Riaan Marais, my vriend en vennoot. Het u die inligting oor my seun? Die 2 vroue het 'n versigtige blik uitgeruil voordat hulle op die sitplekke wat Hendrik aangewys het, gaan sit het. Meneer Alberts, het Clara begin, haar toon professioneel, maar deernisvol, ons verstaan dat u lank na u seun soek. Voordat ons voortgaan, moet ons sommige inligting bevestig. Hendrik het geknik en die versigtigheid verstaan, alhoewel elke sekonde van vertraging 'n pyniging was. Wanneer was die laaste keer dat u seun gesien het, meneer? Alberts, het Suster Cornelia gevra. 7 jaar gelede, het Hendrik geantwoord, sy stem effens bewende van ingehoue emosie. Lukas was 5 jaar oud.
Beatrix, my eksvrou, het reg gehad op besoeke onder toesig. Gedurende een van daardie besoeke het sy eenvoudig nie met hom teruggekeer nie. Hulle het heeltemal verdwyn. En het sedertdien na hom gesoek, het Clara voortgegaan en sy reaksies aandagtig waargeneem. Sonder ophou het Hendrik bevestig. Ek het private ondersoekers gehuur, belonings aangebied, owerhede in die hele land geaktiveer. Maar Beatrix was baie versigtig, sy het haar name verander, kontak met alle gemeenskaplike kennisse verbreek, heeltemal van die radar verdwyn. Clara het geknik en sommige aantekeninge in haar leer gemaak. En onlangs het u ontdek dat u eksvrou oorlede is. Ja, haar sterftesertifikaat is uiteindelik in die nasionale stelsel verwerk. Dit was hoe ons 'n adres in Kaapstad gekry het. Hendrik het vorentoe geleun, die angs duidelik in sy gesig. Asseblief, as u weet waar Lukas is, Suster Cornelia het 'n sagte hand opgesteek en geduld gevra. Meneer Alberts, net nog 'n paar vrae, as u ons toelaat. Het Lukas enige mediese toestand wat ons behoort te weet? Die vraag het Hendrik 'n beklemming op die bors laat voel. Ja. Hy is op 3-jarige ouderdom met progressiewe spierdistrofie gediagnoseer. Dit is 'n toestand wat die spiere geleidelik verswak. Toe hy by my was, het hy gereelde behandelings, fisioterapie, spesifieke medikasie gekry om die vordering te vertraag. Die antwoord het die vroue blykbaar tevrede gestel, wat betekenisvolle blikke uitgeruil het. Nog 'n laaste vraag, het Clara gesê, haar stem het versag. Het u ooit 'n spesiale geskenk vir Lukas gegee? Iets met sentimentele waarde. Hendrik het sy wenkbroue gefrons, verward oor die aard van die vraag, maar het dadelik geantwoord, verskeie geskenke, natuurlik. Maar as u na iets spesifieks verwys. Hy het vir 'n oomblik gestop en soet herinnering het in sy gedagtes opgekom. Op Lukas se 4de verjaarsdag het ek hom 'n silwer medalje gegee. Dit was 'n familietradisie, my pa het my 'n soortgelyke een gegee. Dit het 'n inskripsie op die agterkant gehad. Wat gesê het Suster Cornelia sagkens aangemoedig. Vir my klein prinsie. Liefde, papa. Hendrik se stem het effens gebreek toe hy die opgeskrewe woorde voorgelees het. Ek het hom altyd my klein prinsie genoem. Dit was ons spesiale kode. Op daardie oomblik het Clara haar leer oopgemaak en 'n klein voorwerp wat in 'n sakdoek toegedraai was, uitgehaal. Versigtig het sy dit ontrol en 'n klein silwer medalje aan 'n fyn koord onthul. Hierdie medalje, het sy gevra en die voorwerp vir Hendrik uitgesteek. Die tyd het gelyk asof dit gevries het toe Hendrik die klein silwer skyf sien. Met bewende hande het hy dit opgetel en omgedraai om die inskripsie op die agterkant na te gaan, presies dieselfde woorde wat hy pas voorgelees het. Waar het u dit gekry, het hy gefluister, sy stem versmoor van emosie. Baie dapper seun, het Suster Cornelia sagkens geantwoord. 'n Seun wat gevlug het van 'n gevaarlike situasie, wat bang is om deur sy stiefpa gevind te word, maar wat hierdie medalje as sy kosbaarste besitting bewaar. Lukas, het Hendrik gefluister, sy seun se naam soos 'n gebed op sy lippe. U het Lukas gevind. Gaan dit goed met hom? Is hy veilig? Kan ek hom sien? Waar is hy? Die stroom van vrae het onbeheerbaar ontsnap, jare van ingehoue angs het uiteindelik oorgeloop. Riaan het 'n vertroostende hand op die vriend se skouer geplaas en stil ondersteuning gebied. Meneer Alberts, het Clara ingegryp, haar toon professioneel maar vriendelik, u seun leef, maar ek moet eerlik wees oor sy toestand. Lukas het jare van mediese nalatigheid gely. Sy spierdistrofie het aansienlik gevorder sonder die gepaste behandeling. Hy toon ook tekens van langdurige emosionele mishandeling en is uiters getraumatiseerd. Elke woord was soos 'n dolksteek in Hendrik se hart. Die idee van sy seun wat jare lank ly, terwyl hy desperaat na hom gesoek het, was byna ondraaglik. Die skuld, die woede, die pyn, al hierdie emosies het in 'n oorweldigende storm gemeng. Ek wil hom sien, het Hendrik gesê, sy stem nou ferm ten spyte van die trane wat dreig om te val. Asseblief. Ek moet my seun sien. Suster Cornelia en Clara het weer blikke uitgeruil voordat die maatskaplike werker geantwoord het. Hy is op die oomblik op 'n veilige plek en ontvang voorlopige mediese sorg. Voordat ons 'n ontmoeting reël, moet ons sommige belangrike besonderhede bespreek. Lukas is uiters bang en kwesbaar. Sy stiefpa, Marius Rhodes, het reeds vandag 1 keer probeer om hom te vind. En ons het redes om te glo dat hy nie maklik sal opgee nie.
Marius sal nooit weer naby my seun kom nie, het Hendrik verklaar in felle vasberadenheid in sy stem. Ek het die beste prokureurs gereed om geregtelike stappe, beskermende maatreëls, wat ook al nodig is, in te stel. En sekuriteitswagte om die fisiese beskerming van Lukas te verseker. Clara het geknik, tevrede met die antwoord. Ons het ook ander delikate besonderhede om te bespreek. Lukas is nie alleen nie. Hy is gevind en gehelp deur 'n straatkind, Rachel. Sy is net 8 jaar oud, maar sy het die lewe van die seun gered, meneer Alberts. Lukas weier om van haar te skei. Die inligting het Hendrik verras. 'n Straatkind. Iemand het sy seun gehelp toe hy die mees kwesbaar was. Ek wil haar ook ontmoet, het Hendrik sonder huiwering gesê. Ek wil haar persoonlik bedank. As sy my seun gehelp het, is sy ook onder my beskerming. Die antwoord het blykbare besorgdheid verlig wat die twee vroue duidelik gedra het. Suster Cornelia het sagkens geglimlag. Meneer Alberts, ek dink die tyd het aangebreek. As u gereed is, kan ons u nou na u seun neem. Hendrik het gevoel hoe sy hart versnel. Na 7 jaar se soektog, van slapelose nagte, van gefrustreerde hoop, sou hy uiteindelik Lukas weer sien. Die seun sou nie meer die 5-jarige kind wees wat hy onthou het nie. Hy sou 'n pretiener wees, gemerk deur ervarings wat Hendrik nie eens kon voorstel nie. Maar dit was sy seun. Sy klein prinsie. Ek is gereed, het hy gesê en opgestaan. Meer as gereed. Die private spreekkamer waarna Lukas geneem is, was in 'n rustige buurt in die weste van Kaapstad. Dit was 'n diskrete ruimte, sonder opvallende aanduiding, spesifiek ontwerp om gevalle te hanteer wat privaatheid vereis het. Dr. Annelie Louf, die pediater vriendin van de Petra, het Lukas uitgebreid ondersoek en elke teken van mediese nalatigheid, elke besering, elke aanwyser van die gevorderde stadium van sy spierdistrofie gedokumenteer. Lukas het in 'n rolstoel gesit, iets waarop Dr. Annelie Louf aangedring het, ten minste tydelik, om verdere skade aan sy reeds gekompromiteerde bene te voorkom. Rachel het ferm aan sy gebly, soos sy was sedert sy hom in die donker steeg gevind het, haar klein liggaam gespanne met die konstante waaksaamheid wat die lewe op straat haar geleer het. Dink jy dis regtig hy, het Lukas gevra, sy stem laag en onseker. My pa. Suster Cornelia en Clara sal nagaan, het Rachel geantwoord, pragmaties soos altyd. As dit nie hy is nie, sal hulle hom nie toelaat om jou te sien nie. Lukas het geknik, sy vingers het rusteloos onopvallende patrone op die arm van die rolstoel getrek. Hy het sy medalje gemis, die enigste tasbare band met sy verlede, met die pa wat hy skaars kon onthou. Om dit aan Clara te oorhandig, was een van die moeilikste gebare van sy lewe, maar hy het die noodsaaklikheid verstaan. As die man wat beweer sy pa is, werklik hom was, sou hy die medaljon herken. En as dit hy is, het Lukas voortgegaan, sy stem byna 'n fluistering. En as hy nie, as ek nie is wat hy verwag nie. Kyk na my, Rachel. Kyk wat Marius met my gedoen het. Die selfvernedering in sy woorde het Rachel haar wenkbroue laat frons. Ten spyte van haar jeugtige ouderdom het sy perfek verstaan wat Lukas werklik gevra het. Wat as sy pa hom verwerp vir sy toestand, vir sy swakheid, vir die feit dat hy te veel moeilikheid was. Dit was 'n vrees wat sy self gedra het, die spook van verwerping wat haar konstant gespook het. As hy regtig jou pa is, en as hy jou 7 jaar lank gesoek het, soos hulle sê, het Rachel met 'n eenvoudige doch kragtige logika geantwoord, dan sal hy jou in elk geval wil hê. Want regte ouers is so. Sy het nie genoem dat haar oortuiging meer uit stories wat sy gehoor het gekom het as uit persoonlike ervaring nie. Haar eie ouers was nevelagtige figure in haar geheue, vervang deur 'n reeks aannemingshuise wat nooit permanent geword het nie. 'n Sagte geluid van stemme wat nader kom, het albei kinders onmiddellik wakker gemaak. Lukas het regop in die rolstoel gesit, sy hande het die armleuning so styf vasgehou dat die knoels wit geword het. Rachel het 'n stap effens vorentoe geneem en haarself instinktief tussen die deur en sy vriend geplaas, 'n klein beskermer wat vasbeslote was om hom ten alle koste te beskerm. Die deur het oopgegaan en Suster Cornelia het eerste ingekom, haar vriendelike gesig het 'n gerusstellende glimlag gebied. Clara het haar gevolg en toe. 'n Lang man met donker hare, grys gespikkeld, het by die ingang gestop. Sy oë, so intens groen soos Lukas se, het die omgewing deursoek totdat hulle die seun in die rolstoel gevind het. Vir 'n ewige oomblik het pa en seun mekaar aangekyk, 7 jaar van skeiding het in daardie oomblik gekristalliseer. Lukas, het Hendrik gefluister, sy stem versmoor van emosie.
My seun. Lukas kon nie antwoord nie. Sy bors het saamgepers gelyk deur 'n onopvallende krag wat verhinder het dat lig in of uit kon gaan. Dit was hy. Dit was regtig hy. Die oë, dieselfde oë as syne, die stem wat echos gedra het van byna vergete herinneringe. Papa. Die woord het ontsnap soos 'n vraag, belaaie met jare van twyfel, van kondisionering deur die stiefpa om te glo dat hy verlaat, weggegooi, vergeet is. Hendrik het 'n huiwerende stap vorentoe geneem, toe nog een, totdat hy voor die rolstoel gekniel het, sy oë op gelyke hoogte met die van Lukas. Van naby was die ooreenkoms tussen hulle onmiskenbaar, dieselfde groen oë, dieselfde vorm van die gesig, dieselfde vasberade ken. Maar die seun voor hom was so anders as die beeld wat Hendrik 7 jaar lank in sy gedagtes gehou het. Lukas was maar, byna skeleagtig, met diep donker kringe onder sy oë en 'n bleekheid wat spreek van jare sonder voldoende blootstelling aan die son. Sy bene, selfs onder die stof van die broek, het geatrofieer gelyk, en sy houding het konstante pyn en ongemak geopenbaar. Lukas, het Hendrik herhaal, sy stem nou fermer, alhoewel nog steeds belaai met emosie. Jy het so groot geword. Ek het na jou gesoek. Elke dag vir 7 jaar het ek gesoek. Die woorde het onvoldoende gelyk, onvermoënd om die omvang van die oomblik, die diepte van gedeelde pyn, die intensiteit van die hereniging te omvat. Maar vir Lukas was dit 'n revolusie, die direkte ontkenning van die leuns wat Marius jare lank gevoed het, die bevestiging dat hy nie verlaat is nie, dat sy pa nie bly was om van hom ontslae te raak nie. Jy. Lukas het gehuiwer, sy stem gebreek. Jy het regtig na my gesoek. Sonder ophou, het Hendrik bevestig, trane het nou vrylik oor sy gesig geloop. Ek het ondersoekers gehuur, belonings aangebied, die land deurkruis op soek na leidrade. Daar was nooit 'n enkele dag waarin ek nie aan jou gedink het nie, waarin ek nie probeer het om jou te vind nie. Lukas het hierdie woorde geabsorbeer soos droë aarde water absorbeer na 'n lang droogte. Jare van kondisionering deur sy stiefpa kon nie in 'n oomblik ongedaan gemaak word nie, maar die waarheid in sy pa se oë so soortgelyk aan sy eie, het begin deurdring die laag van leuns. Ek het gedink, het Lukas begin, sy eie stem versmoor. Hy het gesê jy wou my nie meer hê nie. Dat ek te veel moeilikheid was. Dat jy bly was toe ma my weggeneem het. Die pyn in daardie woorde het Hendrik laat voel asof sy hart uit sy bors geruk word. Die idee van sy seun wat hierdie emosionele las jare lank dra, homself verwerp en ongewens glo, was byna ondraaglik. Lukas, seun, luister na my, het Hendrik gesê, sy stem ferm ten spyte van die trane. Dit was nooit waar nie. Nie vir 'n sekonde nie. Jy is die belangrikste persoon in my lewe. Ek het nooit ooit van jou opgegee nie. Iets in daardie woorde, in die intensiteit waarmee dit gesê is, het die laaste versperring gebreek. Lukas het gesnik, 'n geluid wat uit die dieptes van sy siel gelyk het, en het vorentoe geleun, in sy pa se arms geval. Hendrik het hom versigtig omhels, bewus van sy fisiese broosheid, maar met al die krag van sy onderdrukte liefde vir 7 lang jare. U het vir my gekom, het Lukas teen die skouer van sy pa gesnik. U het regtig gekom. En nooit weer sal ek jou laat gaan nie, het Hendrik beloof en sy seun vasgehou, asof hy gevrees het dat hy weer kon verdwyn. Nooit weer nie. Rachel het die toneel dopgehou met 'n mengsel van emosies wat sy nie heeltemal kon benoem nie. Daar was opregte blydskap vir Lukas, verligting om te sien dat haar vriend uiteindelik veilig was, maar ook 'n onwelkome gevoel wat sy na 'n paar oomblikke as jaloesie herken het. Nie 'n kleinsielige of bitter jaloesie nie, maar die natuurlike verlange van iemand wat nooit die soort onvoorwaardelike liefde ervaar het wat sy nou gesien het nie. Hendrik, nog steeds Lukas omhels, het uiteindelik sy oë opgeslaan en die klein figuur opgemerk wat die toneel dopgehou het. 'n Piepklein maar meisie met deurmekaar krullerige hare en oë wat veel ouer as haar jare gelyk het, oë wat te veel gesien het, wat die gewig gedra het om te oorleef toe die wêreld gelyk het asof dit haar wou verpletter. Jy moet Rachel wees, het hy sagkens gesê, nog steeds 'n arm om Lukas. Ek het gehoor jy het my seun gered. Dat jy hom gehelp het toe hy die mees kwesbaar was. Rachel, ongemaklik met die direkte aandag, het haar skouers opgetrek in 'n gebaar wat probeer het om die belangrikheid van haar dade te verminder. Hy het hulp nodig gehad, het sy eenvoudig gesê, asof dit alles verduidelik het. Hendrik het die klein straatmeisie met 'n nuwe soort bewondering dopgehou. In 'n wêreld wat haar sekerlik met wreedheid behandel het, het sy gekies om vriendelik te wees.
Sonder hulpbronne, sonder haar eie veiligheid, het sy die min wat sy gehad het, gewaag om 'n vreemdeling in nood te help. Dankie, het hy gesê met 'n opregtheid wat selfs homself verras het. Ek het nie woorde om uit te druk hoe dankbaar ek is vir wat jy gedoen het nie, Rachel. Lukas, nog in sy pa se arms, maar nou rustiger, het sy hand na Rachel uitgesteek. Sy het die hele nag by my gebly, het hy verduidelik, 'n nuwe soort vertroue in sy stem. Sy het haar kos met my gedeel. Sy het my hierheen gebring, al was dit moeilik. Sy is my vriendin. Die eenvoud van daardie verklaring, sy is my vriendin, het 'n onmeetlike gewig gedra, gegee wat albei kinders deurgemaak het. Vriendskap, vertroue, lojaliteit, konsepte wat deur ervaring verslete was, maar wat op een of ander manier in hierdie onwaarskynlike verbintenis geblom het. Wel, enige vriend van my seun is welkom in ons familie, het Hendrik ferm verklaar. Rachel, jy het 'n plek by ons so lank as wat jy wil. Die aanbod so gemaklik gemaak, maar met soveel opregtheid, het Rachel vir 'n oomblik sprakeloos gelaat. 'n Plek, 'n familie. Konsepte so ver van haar daaglikse werklikheid dat dit byna onbegryplik gelyk het. Voordat sy kon antwoord, as sy geweet het hoe om so 'n aanbod te antwoord nie, het die deur van die spreekkamer weer oopgegaan en Annelie Louwet ingekom, gevolg deur Riaan, wat diskreet in die gang gewag het gedurende die aanvanklike hereniging. Meneer Alberts, het die dokter begin, haar toon professioneel maar vriendelik, nou dat die aanvanklike hereniging plaasgevind het, moet ons die gesondheidstoestand van Lukas en die volgende stappe bespreek. Hendrik het geknik, Lukas onwillig laat gaan, maar 'n ferm hand op sy skouer gehou, 'n tasbare herinnering dat hy nêrens heen gaan nie. Lukas het onmiddellike hospitalisasie nodig, het Annelie Lou voortgegaan. Sy spierdistrofie het aansienlik gevorder sonder die gepaste behandeling. Die onlangse beserings van sy val het ook gespesialiseerde aandag nodig. Ek beveel oorplasing na die Tygerberg Hospitaal aan, waar ons 'n uitstekende span pediatriese neuroloë en fisioterapeute het. Hendrik het geknik en die inligting geabsorbeer met dieselfde vasberadenheid waarmee hy sy soektog na Lukas gevoer het. Ons sal dit onmiddellik reël. Riaan, kontak asseblief Terneteling. Ek wil die beste mediese span beskikbaar hê. Riaan, doeltreffend soos altyd, was reeds aan die telefoon besig om die besonderhede te reël. Daar is nog 'n dringende kwessie, het Clara ingegryp, haar toon professioneel. Marius Rout. Hy verteenwoordig nog steeds 'n beduidende bedreiging, veral aangesien ons nog nie 'n hofbevel het wat die toesig formeel vasstel nie, minder. Alberts. Die melding van die stiefpa het Lukas sigbaar laat ineenkrimp, sy liggaam gespanne met 'n gekondisioneerde vrees wat Hendrik se hart gebreek het. Ons sal dit oplos, het Hendrik verseker, sy stem ferm. Martie, ons advokaat, is reeds besig om die nodige dokumente voor te berei. Intussen sal ons 24 uur sekuriteit hê, beide in die hospitaal en daarna, wanneer ons Lukas huis toeneem. Die woord huis het gelyk asof dit in die klein spreekkamer weergalm het. Vir Lukas was dit 'n konsep wat sy betekenis in die afgelope jare verloor het. Die huis by sy stiefpa was nooit werklik 'n huis nie, net 'n vermomde tronk. Die idee van 'n ware huis, by sy pa, het byna onwerklik gelyk in sy kosbaarheid. En wat van Rachel, het Lukas skielik gevra, sy hand het nog steeds die van sy vriendin vasgehou. Sy kom ook saam, reg? Na die hospitaal, en dan huis toe. Die vraag het almal verras, behalwe dalk Suster Cornelia, wat die band tussen die twee kinders van die begin af waargeneem het. Hendrik het na die klein straatmeisie gekyk, wat hom met 'n mengsel van uitdaging en kwesbaarheid aangekyk het. As Rachel saam met ons wil kom, het Hendrik sonder huiwering geantwoord, sal sy welkom wees. Altyd. Rachel se oë het effens groot geword met die gemak van die antwoord. Sy het weerstand, onderhandeling, dalk selfs weiering verwag. Volwassenes het straatkinders gewoonlik nie in hul planne ingesluit nie, veral nie straatkinders met haar reputasie van 'n te veel moeilikheid te wees nie. Ek wil by Lukas bly, het sy uiteindelik gesê, haar stem klein dog vasberade. Ek het beloof dat ek nie sou toelaat dat sy stiefpa hom vat nie. Beloftes is belangrik. Die eenvoud van daardie verklaring, die onwrikbare belangrikheid van beloftes in 'n wêreld wat dikwels sy eie verbreek het almal in die kamer geraak. Hendrik het 'n nuwe soort bewondering vir hierdie klein kryger gevoel, wie se integriteit so duidelik geskyn het ten spyte van alles wat sy deurgemaak het. Ja, Rachel, het hy sagkens ingestem. Beloftes is baie belangrik.
En nou maak ek ook 'n belofte aan jou. Solank jy by Lukas wil bly, solank jy 'n veilige plek nodig het, sal jy 'n huis by ons hê. Clara het diskreet haar keel skoongemaak. Tegniese sal ons gepaste regsprosedures moet volg om enige toesigreëling vir Rachel te formaliseer. Maar gegee die omstandighede, kan ek 'n tydelike noodontvangs aanbeveel. Doen wat nodig is, het Hendrik geantwoord, sonder om sy oë van Rachel af te haal. Maar hierdie meisie sal nie teruggaan na die strate nie. Nie solank ek iets beter kan bied nie. Vir 'n kort oomblik het iets wat die spook van 'n glimlag kon gewees het, oor Rachel se ernstige gesig gegaan, 'n oombliklike blik van hoop wat sy vinnig onderdruk het, asof sy gevrees het dat dit sou verdwyn as dit herken word. Die Tygerberg Hospitaal, een van die mees gesogte mediese instellings in Kaapstad, het nie gewoonlik die soort sekuriteitsapparaat gesien wat nou sy pediatriese afdeling omring het nie. Mans, diskreet geklee maar sigbaar wakker, het strategies in die gange gestaan en elke persoon nagegaan wat probeer het om toegang te kry tot die privaatkamer aan die einde van die gang. Die vlak van beskerming kon oordrewe gelyk het vir diegene wat die situasie nie geken het nie, maar vir Hendrik Albert sou geen voorsorg te veel wees as dit gekom het by die veiligheid van sy pasgevonde seun nie. Binne die ruim en goed verligte kamer het 'n multidissiplinêre span spesialiste die afgelope 2 dae Lukas deeglik geëvalueer. Neuroloë, fisioterapeute, voedingsdeskundiges, sielkundiges, almal het saamgewerk om 'n omvattende behandelingsplan te skep om, sover moontlik, die jare van mediese nalatigheid om te keer. Hendrik het selde die kant van Lukas se bed verlaat, asof hy gevrees het dat sy seun weer sou kon verdwyn as hy te lank sy blik afgewyk het. Hy het elke woord van die dokters geabsorbeer, toepaslike vrae gevra, noukeurige aantekeninge gemaak, sy soekenergie in genesingsenergie omskep, sy vasberadenheid om te vind en vasberadenheid om te herstel. Rachel het ook 'n konstante teenwoordigheid gebly, alhoewel stiller en meer waarnemend. Sy het haar eie mediese evaluering ontvang, wat ligte wanvoeding en sommige tandprobleme onthul het, maar niks ernstigs nie. Maatskaplike werker wat deur die Kinderbeskermingsraad aangestel is, in samewerking met Clara, het die proses begin om haar situasie te formaliseer. 'n Tydelike ontvangsreëling wat haar sou toelaat om by die Alberts te bly terwyl meer permanente prosedures oorweeg is. Op die middag van die 3de dag van hospitalisasie het Freek Neetling, die hoofpediatriese neuroloog van die span, met Hendrik vergader om die resultate van die ondersoeke en die behandelingsplan te bespreek. Lukas het geslaap, die medikasie vir pyn het hom uiteindelik 'n paar uur se rus sonder nagmerries gebied. Rachel, soos altyd, het stil wag gehou in 'n leunstoel naby die bed. Meneer Alberts, het Freek begin, sy stem professioneel, maar deernisvol, ons het ons aanvanklike evaluering voltooi. Lukas se spierdistrofie het aansienlik gevorder, soos ons vermoed het, maar daar is ook goeie nuus. Hendrik het homself in die stoel regop gesit, aandagtig na elke woord. Asseblief, wees direk, dokter. Ek wil presies weet wat ons in die gesig staar. Die dokter het geknik en die pragmatiese benadering waardeer. Die vorm van distrofie wat Lukas toon, is Becker se spierdistrofie, 'n minder ernstige variant as Duchenne. Met die gepaste behandeling wat hy tot op 5-jarige ouderdom ontvang het, was die vordering relatief stadig. Ongelukkig het die afgelope 7 jaar sonder behandeling die spierverswakking versnel, veral in die bene. Maar is daar hoop op herstel, het Hendrik gevra, die vraag wat konstant in sy gedagtes was. Gedeeltelike herstel, ja, het Reek bevestig. Lukas sal nie die verlore spierfunksie heeltemal herwin nie, maar met intense fisioterapie, gepaste medikasie en moontlik sommige chirurgiese ingrypings om kontraksies te korrigeer, kan hy beduidende mobiliteit herwin. Hendrik het die inligting geabsorbeer en die implikasies verwerk. Wat beteken dit in praktiese terme? Hy sal weer kan loop. Met ondersteuning, ja, het die dokter geantwoord. Aanvanklik met 'n stapper of krikke en vir langer afstande sal hy waarskynlik 'n rolstoel nodig hê. Maar met konsekwente werk sal hy aansienlike onafhanklikheid kan herwin. Dit was minder as ideaal, maar oneindig beter as wat Hendrik gevrees het in die donkerste oomblikke sedert die hereniging. Sy seun kon 'n goeie lewe hê, 'n volle lewe, anders as wat dit sou kon gewees het sonder Marius se ingryping, sekerlik, maar ver van die vonnis wat die stiefpa effektief op hom afgedwing het deur hom gepaste behandeling te ontken. Hoe lank, het Hendrik gevra. Hoe lank totdat ons resultate sien? Ons praat van 'n langtermynproses, het Freek verduidelik. Die eerste tekens van verbetering kan binne 'n paar weke verskyn, maar beduidende herstel sal maande, dalk jare van konsekwente werk verg.
Hy sal alles kry wat hy nodig het Hendrik met absolute oortuiging verseker. Elke hulpbron, elke spesialis, elke moontlike behandeling, maak nie saak die koste of die logistiek nie. Die dokter het effens geglimlag. U toewyding is bewonderenswaardig, meneer Alberts. En dit sal die verskil maak in Lukas se herstelproses. Maar ek moet beklemtoon dat ons nie net met fisiese herstel te doen het nie. Die sielkundige trauma wat u seun gely het, is diep en kompleks. Helena, ons kindersielkundige, het reeds voorlopige sessies met hom begin en sy is veral bekommerd oor sy konstante vrees vir sy stiefpa. Toe sy dit hoor, het Rachel, wat blykbaar net gedeeltelik aandag aan die gesprek gegee het, haar blik opgelig, skielik geïnteresseerd. Hendrik het die beweging opgemerk en erken dat die meisie, ten spyte van haar oënskynlike afstand, elke detail van wat rondom haar gebeur het, geabsorbeer het. Marius Rout verteenwoordig nie meer 'n bedreiging nie, het Hendrik ferm verklaar. Martie het 'n noodbeskermingsbevel verkry. Hy is verbied om Lukas te nader en ons vorder met 'n kriminele saak vir nalatigheid en mishandeling. Regsmateriaal is belangrik, het De Vreek ingestem, maar dit vee nie die vrees uit wat jare lank gekondisioneer is nie. Lukas word verskeie kere gedurende die nag skreeuend wakker, oortuig dat sy stiefpa hom sal kom haal. Hierdie tipe trauma verdwyn nie met 'n hofbevel nie. Wat kan ons dan doen, het Hendrik gevra, bereid om berge te verskuif indien nodig. Konsekwente terapie. Geduld. Konstante en voorspelbare veiligheid. Die dokter het 'n pouse geneem, toe bygevoeg, en, nuuskierig genoeg, lyk dit asof Rachel se teenwoordigheid 'n merkwaardige positiewe effek het. Lukas toon aansienlik minder angs wanneer sy naby is. Hendrik het na die klein meisie gekyk, wat vinnig haar blik afgewyk het, voorgegee oninteressant in die volwasse gesprek. Maar hy het dit ook opgemerk, hoe Lukas gekalm het in Rachel se teenwoordigheid, hoe sy asemhaling gestabiliseer het, toe sy hand vasgehou het gedurende 'n paniekaanval, hoe hy meer gewillig gelyk het om nuwe fisioterapeutiese oefeninge te probeer wanneer sy hom aangemoedig het met haar direkte en onversierde logika. Rachel bly, het Hendrik eenvoudig gesê. So lank as wat sy wil, so lank as wat Lukas haar nodig het. Die meisie het geen sigbare reaksie op hierdie verklaring getoon nie, maar iets in haar houding het effens ontspan, 'n mikrogebaar van verligting wat Hendrik nie onopgemerk gelaat het nie. Wel, dit sluit ons hersiening vir vandag af, het De Vreek afgesluit en die leer gesluit. Môre begin ons die intensive fisioterapieprogram en die voedingsdeskundige sal soggens verbykom om Lukas se dieet aan te pas. Die sielkundige sal die daaglikse sessies voortsit en ons sal sy reaksie op die medikasie voortdurend monitor. Na die dokter se vertrek het Hendrik vir 'n paar oomblikke bly sit en alles verwerk wat bespreek is. 7 jaar van skeiding, 7 jaar van lyding vir Lukas, dit was 'n onmeetlike gewig om te dra. Die skuld omdat hy sy seun nie vroeër gevind het nie, omdat hy hom nie teen die mishandeling en nalatigheid beskerm het nie, het soms gedreig om hom te verteer. Maar Hendrik het geweet dat hy homself nie die luukse kon veroorloof om nou in daardie gevoel te duik nie. Lukas het hom sterk, teenwoordig, gefokus op herstel nodig gehad, nie verlam deur berou nie. 'n Ligte beweging het sy aandag getrek. Lukas het wakker geword, sy groen oë, so soortgelyk aan die van Hendrik, het stadig geknip terwyl hy uit die medikasie geïndiseerde slaap gekom het. Rachel was reeds langs die bed, haar stil teenwoordigheid het die troos gebied wat so noodsaaklik geword het. "Papa," het Lukas geroep, sy stem nog slaperig. "U is nog hier." Die eenvoud van daardie waarneming, die implisiete verrassing dat Hendrik nog teenwoordig was 'n pynlike herinnering aan die kondisionering wat Lukas ondergaan het om verlating te verwag, om verbintenisse te betwyfel, om te vrees om agtergelaat te word. "Ek sal altyd hier wees, seun," het Hendrik verseker, nader aan die bed gekom en Lukas se hand in syne geneem. "Ek gaan nêrens heen nie." Lukas het geknik, 'n klein huiwerende glimlag het kortliks sy bleek gesig verlig. Toe het sy oë na Rachel gesoek, soos hulle instinktief elke keer gedoen het as hy wakker geword het, asof hy moes bevestig dat sy onwaarskynlike beskermer nog naby was. "Ek het met De Vreek gepraat," het Hendrik ingelig en sy stem lig en positief gehou. "Hy het gesê dit gaan baie goed met jou. Môre begin ons die intensiewe fisioterapie." 'n Flits van vrees het oor Lukas se gesig gegaan. "Gaan dit seermaak?" 'n Bietjie aan die begin, het Hendrik eerlik geantwoord. Deursigtigheid was noodsaaklik, Lukas het jare van manipulasie en leuns beleef. Maar dit sal mettertyd makliker word. En dit sal die moeite werd wees, seun.
Sodat ek weer kan loop, het Lukas gevra, sy stem het 'n kwesbaarheid gedra wat die hart gebreek het. Ja, het Hendrik bevestig. Met ondersteuning aan die begin krikke of 'n stapper. Maar uiteindelik sal jy baie mobiliteit herwin. Lukas het hierdie inligting in stilte geabsorbeer, sy jong gesig te ernstig vir sy 12 jaar. Toe het hy na Rachel gekyk, asof hy bevestiging gesoek het. Gaan jy ook help, het hy sy vriendin gevra. Met die fisioterapie. As jy wil, het Rachel met haar gewone ekonomie van woorde geantwoord. Ek kan daar bly. Kyk of hulle dit reg doen. Die idee dat Rachel mediese spesialiste sou toesig hou, het Hendrik byna laat glimlag, maar hy het 'n neutrale uitdrukking behou en die dinamika tussen die twee kinders verstaan. Vir Lukas het Rachel veiligheid, onvoorwaardelike lojaliteit en felle beskerming verteenwoordig wat lank in sy lewe afwesig was. Vir Rachel was Lukas moontlik die eerste persoon in jare wat haar heeltemal vertrou het om haar as meer as net 'n straatkind 'n probleem te sien. 'n Sagte geluid by die deur het die aankoms van Riaan aangekondig, wat stil in die kamer ingekom het na 'n kort knik van Hendrik. Hoe gaan dit met ons kampioen vandag, het Riaan gevra, sy stem vriendelik terwyl hy na die bed gekom het. Lukas het 'n klein glimlag gegee aan die peetpa wat hy skaars geken het, maar wat die afgelope dae 'n verrassende toewyding getoon het, interessante boeke gebring het, snaakse stories vertel het, 'n positiewe manlike teenwoordigheid gebied het wat so lank afwesig was. Beter, het Lukas geantwoord. Die nuwe medisyne maak my nie so slaperig nie. Uitstekend, het Riaan goedgekeur en in 'n leunstoel naby gaan sit. Ek het daardie boek gekry wat jy gister genoem het, oor astronomie. Ek het gedink ons kan later daarna kyk. Riaan se opregte belangstelling in Lukas se voorkeure en stokperdjies het Hendrik nie onopgemerk gelaat nie. Die vriend het hom toegewy om die peetseun te leer ken, om 'n betekenisvolle verbintenis te vestig, om deel van sy ondersteuningsstelsel te wees. Dit was 'n verbintenis wat Hendrik diep waardeer het. Voordat dit, het Riaan ingegryp en hom nou tot Hendrik gerig, Martie het gebel. Sy moet met jou praat oor die saak wat ons gister bespreek het. Sy betekenisvolle blik het dit duidelik gemaak dat dit iets was wat hy verkies het om nie voor die kinders te bespreek nie. Hendrik het geknik en verstaan. Dit moes oor die saak teen Marius of 'n regsontwikkeling verbandhoudende met Lukas of Rachel se toesig wees. Ek sal haar oor 'n rukkie bel, het hy gesê en wou Lukas op daardie oomblik nie verlaat nie. Eintlik het Riaan voortgegaan, huiwerig, het sy gesê dit is dringend. Dit lyk asof daar 'n onverwagse ontwikkeling was. Iets in Riaan se uitdrukking het Hendrik 'n rilling van angs laat voel. Goed, ek sal haar nou bel. Kan jy by die kinders bly? Natuurlik, het Riaan verseker en 'n glimlag geforseer wat sy besorgde oë nie heeltemal bereik het nie. Hendrik het die gang ingegaan en onmiddellik Martie se nommer geskakel. Die advokaat het by die eerste lei beantwoord, asof sy op die oproep gewag het. Hendrik, het sy sonder omhaal begin, haar stem gespanne. Ons het 'n komplikasie. Marius Rhodes het 'n noodtoesighoudingsbevel vir Lukas aangevra. Wat, het Hendrik uitgeroep en instinktief sy stem verlaag sodat dit nie binne die kamer gehoor sou word nie. Hoe durf hy? Na alles wat hy met my seun gedoen het. Hy beweer dat hy 'n afwesige pa is wat Lukas jare lank verlaat het Martie verduidelik, die frustrasie duidelik in haar professionele stem. Hy skilder homself as die toegewyde stiefpa wat vir die seun gesorg het sedert hy 5 jaar oud was, en hy as 'n opportunistiese biologiese pa wat probeer om sy pad terug in die seun se lewe te koop met die geld en invloed. Dit is absurd. Hendrik kon skaars sy verontwaardiging bedwing. Ek het dokumentasie van elke poging om Lukas te vind in die afgelope 7 jaar. Ons het mediese bewyse van nalatigheid, ons het Lukas se eie getuienis. En ons sal dit alles gebruik, het Martie verseker. Maar Marius het verrassende koneksies, Hendrik. Op een of ander manier het hy daarin geslaag om 'n spesifieke regter die saak te laat hanteer, iemand wat bekend is daarvoor dat hy 'n familiestabiliteit bo byna alles bevoordeel. Hendrik het sy hand oor sy hare gevee, die frustrasie duidelik. Wat wil hy regtig hê, Martie? Dit kan nie Lukas wees nie. Nie na hoe hy hom behandel het nie. Geld, het Martie eenvoudig geantwoord. Die pensioen wat hy aan Beatrix betaal het, wat sy aan hom oorgedra het. Met die ontdekking dat Lukas leef en by hy is, eindig daardie geldstroom. Daarbenewens vrees hy waarskynlik 'n kriminele saak vir die jare van nalatigheid en mishandeling. Dit is 'n poging tot druk, 'n hefboom vir onderhandeling.
Die idee dat sy seun as 'n pion in 'n afpersingsspel gebruik word, het Hendrik se bloed laat kook. Ons sal nie onderhandel nie. Nie met iemand wat my seun jare lank mishandel het nie. Ek stem saam, het Martie gesê. Maar ons moet voorbereid wees op 'n intense regstryd. Marius mobiliseer al die hulpbronne wat hy in die afgelope 7 jaar kon versamel en leef van Lukas se pensioen. Mobiliseer wat nodig is, het Hendrik beveel. Hier spesialiste, mediese kundiges, forensiese sielkundiges. Geld is nie 'n probleem nie. Die veiligheid en welstand van Lukas is die enigste dinge wat saak maak. Ek is reeds daarmee besig, het Martie verseker. Maar daar is nog 'n komplikasie. Marius beweer dat Rachel 'n negatiewe invloed op Lukas is. Hy suggereer dat deur 'n problematiese straatmeisie gemanipuleer word en dat Lukas stories van mishandeling uitdink of oordryf onder haar invloed. Hierdie spesifieke beskuldiging het Hendrik laat stop, 'n nuwe golf van woede het in hom gegroei.